In die vergete hoeke van die stad oorleef 'n bedelende seun met niks anders as geloof en 'n gawe wat niemand verstaan nie. Eendag stop hy voor die motor van 'n miljarder wat deur skuld getuister word, en sê met 'n vaste stem, as u my aanneem, sal ek die dogters genees. Die man verdeel tussen rede en wanhoop, aanvaar die uitdaging wat die hele wêreld waansin sou noem. Maar wat begin as 'n daad van deernis, verander gou in 'n wonderwerk wat die lot van albei vir altyd sal verander. Die son het genadeloos op die gekraakte sypaadjies van die middestad van Kaapstad neergebrand terwyl Rafal kaalvoet geloop het en die glasskerwe wat op die grond gestrooi was, vermy het. Op 12-jarige ouderdom het sy skraal liggaam en gebronste vel gekontrasteer met sy diepgroen oë wat gelyk het of dit eeuoue geheime bewaar. 3 jaar op straat het sy gelaatstrekke verhard, maar vreemd genoeg nie sy hart nie. Die groentemarkplein was sy gebied. Daar tussen bedelaars, straatkunstenaars en haastige bestuurders het die seun geleer om te oorleef. Daardie donderdagoggend het Rafal oom Hendrik genader, 'n gryshare man wat al meer as 'n dekade lank lekkers by die verkeerslig verkoop het. "Goeiemôre, oom Hendrik. Het u beter geslaap vannag?" Die ou man het geglimlag en die afwesigheid van 'n paar tande onthul. "Daardie medisyne wat jy my gegee het gewerk, seun. Hoe weet jy geweet dit sou help?" Rafal het sy skouers opgetrek en die onderwerp verander. Miskien was dit geluk. Maar dit was nie geluk nie. Rafal het 'n buitengewone gawe besit wat hy geheim gehou het. Van kleins af kon hy die pyn van ander voel asof dit sy eie was, en met 'n eenvoudige aanraking kon hy ander se lyding verlig. Vir oom Hendrik was dit net 'n kruitjie wat op 'n verlate stuk grond gepluk is, vergesel van 'n vinnige druk op die skouer wat, onverklaarbaar, sy kroniese artritis verlig het. "Gaan jy vandag hier bly?" vra die ou man. "Ek gaan my geluk op Adelaide-straat probeer. Hulle sê die sakemanne daar is meer vrygewig." Rafal het die R5 wat hy verdien het deur 'n bloemes te help om emmers water te dra in sy geskeurde kortbroeksak gebêre. Dit was nie veel nie, maar dit het 'n warm maaltyd aan die einde van die dag beteken. Miskien kon hy dit deel met Maria en haar kinders wat onder die brug geslaap het. Adelaide-straat het gewemel toe Rafal daar aankom. Speelgeboue het die middagsonlig weerkaats en haastige mense het geloop en na hul selfone gekyk, onbewus van die seun se teenwoordigheid. Hy het hom strategies by 'n besige verkeerslig geposisioneer, waar luukse motors gewoonlik gestop het. Dit was toe dat hy iets vreemds gevoel het. 'n Gevoel wat hy nog nooit tevore ervaar het nie, 'n onverklaarbare roep, dringendheid wat sy vel laat rys het. Die verkeerslig het rooi geword en 'n swart Porsche Cayenne het in die baan gestop. Rafal het sy hart vinniger voel klop. Sonder om 2 keer te dink, het hy die bestuurder se venster genader. Aan die stuur was August Meyer, hub van Parmatic, een van die grootste farmaseutiese konglomerate in Suid-Afrika. Op 45-jarige ouderdom het die bestuurder tekens van kommer op sy gesig gedra wat geen fortuin blykbaar kon uitwis nie. Sy grys hare by die slape en onberisplike pak kon nie die leegheid in sy oë verberg nie. Rafal het saggies aan die venster geklop. August het gehuiwer, maar iets in die seun se oë het hom die venster 'n paar sentimeter laat sak. "Hallo meneer. Het u 'n paar kleingeld om my te help?" vra Rafal, maar die volgende woorde het uit sy mond gekom asof 'n ander persoon dit gesê het: "U dogters het my nodig." August het gevries. "Wat? Wat het jy van my dogters gesê?" "Die 3 meisies. Hulle kan nie loop na die swembadongeluk nie. U was aan die telefoon toe dit gebeur het." Die kleur het August se gesig verlaat. Daardie inligting is nooit in die pers bekend gemaak nie. Die ongeluk wat sy 8-jarige drieling verlam gelaat het, was 'n streng familieaangeleentheid. "Wie is jy? Wie het jou hierheen gestuur?" August se stem het tussen woede en verbuistering gebewe. "Niemand het my gestuur nie. Ek weet dit net. En ek weet ek kan hulle help." Rafal het met 'n verrassende kalmte gepraat. "As u my aanneem, sal ek die dogters genees." Die verkeerslig het oopgegaan, maar August het nie beweeg nie en die toeters agter hom geïgnoreer. Hy het diep na die straatseun gekyk en probeer verstaan hoe hy sulke intieme besonderhede van sy lewe kon weet. "Klim in die motor," beveel hy uiteindelik en ontsluit die deure. Rafal het 'n oomblik gehuiwer, maar sy instink, dieselfde een wat hom daarheen gebring het hom gesê om te vertrou. Hy het op die agtersitplek ingeklim en die luukse binnekant van die voertuig bekyk. "Hoe weet jy van my dogters?" vra August, wat nou na die padskouer ry. "Ek
Ek kan dit nie verduidelik nie. Soms weet ek net dinge van mense. Ek voel hul pyn. En jy sê jy kan hulle genees. Hoe? Rafael het sy blik na die venster weggedraai. Ek het 'n gawe. Ek kan ander se pyn na myself oordra en dan verdwyn dit net. Auguste het 'n bitter lag gegee. Verwag jy dat ek dit moet glo? Ek het die beste spesialiste in die wêreld geraadpleeg. Almal het gesê die regmergbesering is onomkeerbaar. U het reeds alles probeer wat die wetenskap bied. Hoekom probeer u nie iets anders nie? Die sakeman het die seun in die trispieël bestudeer. Onder normale omstandighede sou hy daardie absurde gesprek geïgnoreer het. Maar na 2 jaar waarin hy sy dogters aan rolstoele geketting gesien het, nadat hy Bea, sy vrou wat die skuld en pyn nie kon verdra nie, en na Londen verhuis het, verloor het, na talle slapelose nagte wat het hy te verloor. Wat is jou naam? Rafael. Van? Ek weet nie. Ek is verlaat toe ek klein was. Auguste het diep asemhaal. Rafael, wat jy voorstel is waansin. Is u bang om gek te lyk of is u bang om hoop te hê? Die vraag het Auguste soos 'n vuis geslaan. Hoe lank het hy homself nie toegelaat om hoopvol te voel nie? Sedert die ongeluk het hy op outomatiese piloot geleef, bedags die maatskappy bestuur en snags in skuld verdrink. Ek gaan vir jou 'n voorstel maak, sê hy uiteindelik. Ek sal jou na my huis neem. Jy sal 2 weke hê om te bewys wat jy sê. As daar geen verandering in my dogters is nie, gaan jy terug straat toe. As daar wel is. Auguste het stilgehou, onvermoë om die sin te voltooi, bang om te glo. As daar wel is, neem u my aan, voltooi Rafael. Ek het geen familie nie en u dogters is nie gesond nie. Ons kan mekaar help. In die luukse kantoor van Parmatic, geleë op die top van 'n wolkekrabber in Century City, het Rudy Meyer die stad deur die panoramiese venster bekyk. 4 jaar jonger as Auguste, het hy 'n onberispelike loopbaan as finansiële direkteur van die maatskappy, gestig deur hul pa, opgebou. Onberispelik in die oë van die publiek, ten minste. Sy assistent het aan die deur geklop. Rudy, die joernalis Thys Olivier is hier. Rudy het geglimlag. Laat hom inkom. Thys was bekend vir sy sensasionele berigte op 'n gewilde nuusportaal. Sy spesialiteit, die vernietiging van reputasies vir 'n goeie prys. Hoeveel is 'n storie vir jou werd wat jou broer van die voorsitterskap van Parmatic kan afsit, vra Rudy, sonder om doekies om te draai. Thys het sy dekrambril reggeskuif. Hang af van die storie. My broer is geestelik onstabiel sedert sy dogter se ongeluk. Bea wat weg is, het alles net vererger. Nou is hy behep met alternatiewe behandelings, geneesers, kwaksalvers sê. Rudy het dramaties stilgehou. Stel jou voor wat die aandeelhouers sou sê as hulle weet die hub van die grootste farmaseutiese maatskappy in die land wet op mistiek in plaas van wetenskap. Interessant, maar ek het iets konkreet nodig. Rudy se foon het gelei. Dit was sy informant en sekuriteitswag by die kompleks waar Auguste gewoon het. Meneer Ter Auguste het pas met 'n straatseun aangekom. Dit lyk of hy hom in die herrehuis gaan huisves. Rudy het die foon neergesit en kwaadwillig vir Thys geglimlag. Ek het pas die perfekte opskrif vir jou gekry. Intussen het Auguste se motor deur die hekke van die herrehuis in Constantia gery. Rafael het verwonderd na die onberispelike tuine en die imposante gebou gekyk. Hy het nooit gedink hy sou so 'n plek binnegaan nie. Ons gaan 'n paar reëls opstel, sê Auguste terwyl hy parkeer. Eerstens sal jy niemand vertel van hierdie vermoë wat jy beweer jy het nie. Tweedens sal jy my dogters nie met vreemde stories bang maak nie. Derdens, as ek enige verdagte gedrag opmerk, gaan jy dadelik. Verstaan? Rafael het geknik, op iets anders gekonsentreer. Hy het die teenwoordigheid van die 3 meisies gevoel nog voordat hy hulle gesien het. Hul fisiese en emosionele pyn was soos 'n baken wat na hom geroep het. Toe hulle die huis binnegekom het, is hulle deur Tannie Kosie, die huishoudster wat al meer as 20 jaar vir die Meyers gewerk het, ontvang. Meneer Auguste, ek het nie geweet ons sou besoekers hê nie, sê sy en kyk met agterdog na Rafael. Kosie, dit is Rafael. Hy sal 'n paar weke by ons bly. Berei asseblief die gastekamer op die 2de verdieping voor en voorsien hom van nuwe klere. Die huishoudster het geknik, steeds verward, en Rafael kon haar skeptisisme voel. Maar dit het nie saak gemaak nie. Hy was daar vir 'n groter doel. Die meisies is in die sonkamer, het Kosie ingelig.
Der Heinrich het pas die fisioterapie sessie voltooi. August het vir Rafal gewys om hom te volg. Hulle het deur die stil herhuis geloop, verby kamers versier met kunswerke en meubels wat jare se werk vir 'n gewone mens sou kos. Uiteindelik het hulle by 'n groot, helder vertrek agter in die huis aangekom. Daar was hulle 3 identiese meisies met bruin hare en groot oë soos hul pa se. Elkeen in haar rolstoel, besig om spotprente te kyk in die geselskap van 'n man in 'n wit jas, der Heinrich, die familie se privaat dokter. Papa het hulle eensstemmig uitgeroep toe hulle August sien. Die sakeman het geglimlag, die eerste werklik gelukkige uitdrukking wat Rafal op sy gesig gesien het. Hallo my prinsessies. Ek het iemand gebring om julle te ontmoet. Die 3 het hul koppe gelyktydig na Rafal gedraai, nuuskierigheid het in hul oë geblink. Dit is Rafal. Hy gaan 'n rukkie by ons bly. Hallo, sê een van hulle, die een wat die naaste was. Ek is Isabella. Dit is my susters, Isadora en Iris. Rafal het 'n knop in sy keel gevoel. Hul pyn was vir hom amper tasbaar, nie net die fisiese pyn nie, maar die hartseer van kinders wat nie net hul bewegings verloor het nie, maar ook 'n deel van hul kinderjare. Aangename kennis, antwoord hy en stap vorentoe. Der Heinrich het opgestaan, sigbaar verward deur die teenwoordigheid van die hawelose seun. August het hom eenkant toegeroep. Wie is hierdie seun, vra die dokter saggies. Eksperiment, antwoord August enigmaties. Ek moet hê jy moet dit absoluut geheim hou, Heinrich. Gaan voort met die meisie se behandeling soos gewoonlik, maar ek wil hê jy moet enige verandering, hoe klein ook al, dokumenteer. Die dokter het gefrons, maar geknik. Hy het lank genoeg met August gewerk om te weet wanneer hy nie moes bevraagteken nie. Rafal het stadig die drieling genader en die unieke energie van elkeen gevoel. Vir 'n gewone waarnemer sou hulle identies wees, maar vir hom was hulle so verskillend soos verskillende sterre in die lug. Wil jy my skulpversameling sien, vra Iris, die mees ekstroverte van die 3. Ek sou graag, antwoord Rafal en sit langs haar op die vloer. Terwyl die meisies hul skatte vir hul nuwe vriend gewys het, het August die toneel met 'n mengsel van hoop en skeptisisme bekyk. Deel van hom het steeds die idee absurd gevind dat 'n straatseun kon bereik wat internasionale mediese spanne onmoontlik verklaar het. Maar 'n ander deel, miskien die deel wat homself nog toegelaat het om te droom, wou desperaat glo. 2 weke, mompel hy vir homself. 2 weke vir 'n wonderwerk. Wat August nie geweet het nie, was dat terwyl hy hoop 'n kans gegee het, sy broer Rudy reeds 'n plan in werking gestel het om hom te vernietig, en juis daardie ongewone situasie as wapen gebruik het. Die nag het oor Kaapstad geval terwyl Rafal hom in die gastekamer van die Meyer se herehuis tuisgemaak het. 'n Kamer groter as enige skuiling waar hy al geslaap het, met 'n sagte bed wat hom gelyk het of dit hom insluk. Hy het die Egiptiese katoenlakens aangeraak, nog steeds ongelowig oor die skielike verandering in sy lewe. Tannie Kosie het vir 'n warm bad en nuwe klere gesorg, alles nog met prysetikette, haastig deur die familie se bestuurder gekoop. Die aandete is op fyn porselein bedien, met silwer eetgerei wat Rafal skaars geweet het hoe om te gebruik. Die drieling het die hele maaltyd lank aanhou vra, nuuskierig oor die nuwe besoeker, terwyl August alles in stilte bepeins het. Leend op die bed, het Rafal na die plafon gestaar, die buitengewone gebeure van daardie dag geestelik herhaal. Dit was nie die eerste keer dat sy gawe hom gelei het nie, maar nooit so intens en duidelik nie. Hy het sy oë toegemaak en gekonsentreer op die 3 teenwoordighede wat hy aan die ander kant van die gang gevoel het, Isabella, Isadora en Iris, elkeen met haar eie energiefrekwensie, elkeen met haar eie pyn. Ek beloof om julle te help, fluister hy vir die leë kamer. Die volgende oggend het Rafal met die eerste sonstrale wakker geword. 'n Gewoonte wat op straat aangeleer is, waar te lank slaap beteken het om geleenthede te mis of, erger nog, gevare in die gesig te staar. Hy het stilweg uit die kamer geglip en die nog slapende herehuis verken. In die agtertuin het hy by die swembad gaan sit, dieselfde een waar die ongeluk plaasgevind het. Hy kon die echo van die tragedie voel wat in die plek deurdring het. Hy het sy oë toegemaak en die herinneringe van die ruimte geabsorbeer. Jy's vroeg op. Rafal het verbaas omgedraai. August het 'n paar meter verder gestaan, in drafklere en met 'n bottel water in sy hand. Ek kan nie veel slaap nie, antwoord die seun. August het nader gekom en langs hom gaan sit. Hoekom dink jy kan jy my dogters genees? Ek dink nie. Ek weet. Hoe werk hierdie gawe? Rafal het gehuiwer.
Hy het nog nooit aan iemand verduidelik hoe sy vermoëns gewerk het nie. Trouwens, hy het dit self skaars verstaan. Dit is asof ek mense se energie kan sien. Waar dit geblokkeer is, waar dit seer is. Met die dogters is die blokkasie hier, hy het na sy eie onderrig gewys. Ek kan voel dat die senuwees beskadig is, maar nie vernietig nie. August het hom skepties aangekyk. En jy kan dit regmaak. Nie alles op een slag nie. Dit sal geleidelik wees. Ek moet elke dag 'n bietjie lewensenergie aan hulle oordra. Dit klink soos pseudowetenskap. Rafal het sy skouers opgetrek. Noem dit wat jy wil. Dit werk. Die sakeman het gesig en sy hand deur sy grys hare gevee. Weet jy, ek het die beste spesialiste in die wêreld gehuur. Harvard, Johns Hopkins, Charité Berlyn. Almal het dieselfde gesê, volledige regmurgbesering. Onomkeerbaar. Sy stem het gebreek. Het jy 'n idee hoe dit voel om na jou dogters te kyk en te weet dat dit jou skuld is dat hulle nooit weer sal kan loop nie? Dit was nie u skuld nie, sê Rafal saggies. 'n Ongeluk kan gebeur. Ek was aan die telefoon, August se stem was amper 'n fluistering. Belangrike videokonferensie met Chinese beleggers. Bia het my gevra om vir 'n uur na die meisies om te sien. 1 uur. Hy het gesluk. Toe ek die gille hoor, was dit reeds te laat. Rafal het die gewig van die skuld wat August gedra het, gevoel so swaar soos die verlamming van die meisies. Soms moet ons breek om dan sterker te herbou, sê die seun met 'n wysheid wat nie by sy ouderdom gepas het nie. August het hom geïntrigeerd aangekyk. Wie is jy, Rafal? Waar kom jy vandaan? Ek is in Durban gebore. My ma het ons verlaat toe ek 7 jaar oud was. Ek het 'n rukkie in 'n skuiling gebly, maar het weggeloop. Ek het so 3 jaar gelede in Kaapstad beland. En jou familie? Ek het niemand nie. Of as ek het hulle nooit moeite gedoen om my te soek nie. En stilte het tussen hulle geval, net gebreek deur die sang van die voëls wat die dag aangekondig het. Die meisies word 7 uur wakker, sê August uiteindelik en staan op. Der Heinrich kom 9 uur vir die fisioterapie. Jy kan vandag waarneem om hul roetine te verstaan. Rafal het geknik en gevoel dat hy 'n belangrike toets geslaag het. Intussen in Rudy Meyer se luukse woonstel in Frasnaaie, het August se jonger broer sy ontbyt geëet terwyl hy die nuus op sy tablet gelees het. Die klok het stiptelik om 7:30 gelui. Thys, welkom, sê hy toe hy die deur vir die joernalis oopmaak. Stiptelik soos altyd. Thys Olivier het sy dekrambril reggeskuif, sy skraal gesig het 'n berekende glimlag onthul. Tyd is geld, veral in digitale journalistiek. En, wat het jy van die geheimsinnige seun uitgevind? Rudy het vir die joernalis gewys om hom na die kantoor te volg. Op 'n glastafel was verskeie dokumente noukeurig georganiseer. My informant het gister hierdie foto's gekry, sê hy en wys beelde van Rafal wat die here hy saam met August binnegaan. Sy naam is Rafal. Blykbaar het my broer hom gekry waar hy op Adderleystraat gebedel het. En hy het besluit om hom huis toe te neem. Hoekom? Dit is die interessante deel. Volgens my informant, wat 'n gesprek tussen August en Der Heinrich gehoor het, beweer die seun dat hy my niggies kan genees. Thys het sy wenkbroue opgetrek. Genees hoe? 'n Soort mistieke gawe, handgenesing, al daardie snert, Rudy het sy skouers opgetrek. Die belangrikste is dat my broer, hub van die grootste farmaseutiese maatskappy in die land, op kwaksalwery wet in plaas van wetenskap. Die aandeelhouer sou hieroor bekommerd wees, het Thys opgemerk, reeds die opskrif voor sy geesteshoog. Presies. En kommer lei tot 'n daling in aandele, wat lei tot 'n behoefte aan verandering in leierskap. Rudy het geglimlag en vir homself nog koffie geskink. Ek moet hê jy moet die narratief noukeurig bou. Eerstens 'n berig oor August se emosionele toestand sedert die ongeluk. Dan inligting oor die geheimsinnige straatseun. En hoe kry ek 'n onderhoud met die seun? Jy hoef nie. Ek het 'n informant binne die huis. Hy sal alles verskaf wat ons nodig het. Thys het geglimlag. Dit was die soort storie wat sy loopbaan kon bevorder, 'n magtige hub, 'n geheimsinnige seun, beloftes van wondergenesing. Wanneer begin ons? Volgende week. Laat die seun eers gevestig raak. Hoe meer geïntegreerd hy in die familie is, hoe skokkender sal die onthulling wees. Terug by die Meyer se huis het Rafal deelgeneem aan sy eerste sessie met die drieling en Der Heinrich.
Die dokter, 'n middeljarige man met 'n vriendelike uitdrukking, was skepties oor die seun se teenwoordigheid, maar het August se instruksies sonder bevraagtekening gevolg. Ons doen 2 keer per dag fisioterapie om spiertonus te handhaaf, het die dokter verduidelik terwyl hy Isadora se bene gemanipuleer het. Dit voorkom atrofie en bloedsomloopprobleme. Rafal het aandagtig gekyk, maar sy aandag was meer gefokus op die energie wat hy waargeneem het wat vloei, of liewer nie vloei nie, in die meisie se bene. Hy kon die blokkasie in die ruggraat visualiseer, soos 'n knoop wat senuweesyne verhoed het om deur te gaan. Kan ek iets probeer, vra hy skaam. Der Heinrich het na August gekyk, wat teen die deur geleun het en alles dopgehou het. Wat wil jy doen, vra die dokter. Net 'n massering. Anders. Na 'n oomblik van huiwering het August geknik. Laat hom probeer, Heinrich. Rafal het Isadora genader, die stilste van die 3, wat hom met nuuskierige oë dopgehou het. Mag ek aan jou bene raak? Die meisie het geknik. Rafal het sy hande op haar enkels geplaas, sy oë toegemaak en diep asem gehaal. Vir enige waarnemer het dit net gelyk soos 'n gekonsentreerde seun wat 'n eenvoudige massering doen. Maar wat gebeur het, was buitengewoon. Rafal het sy eie lewensenergie gekanaliseer en dit na die beskadigde punte van die meisie se senuweestelsel gerig. Dit was 'n delikate proses wat uiterste presisie vereis het. Hy het die weerstand gevoel, die littekenweefsel, die gevoellose senuwees wat vir 2 jaar nie gereageer het nie. Dit tintel, roep Isadora skielik uit met groot oë. Der Heinrich het vinnig nader gekom. Wat voel jy? My linkervoet het voel of daar mure in is. Die dokter het 'n ongelowige blik na August gewerp, wat met 'n versnelde hart nader gekom het. Kan jy dit beweeg, vra die pa. Isadora het gekonsentreer en haar voorkop met moeite gefrons. Niks het gebeur nie, maar die tinteling het aangehou. Ek kan dit nie beweeg nie, maar ek kan dit voel, papa. Ek kan my voet voel. Rafal het teruggetrek, skielik bleek en met sweetdruppels op sy voorkop. Die energieke inspanning het hom uitgeput gelaat. Is jy oukei, vra August en merk die seun se bleekheid op. Ja, ek moet net 'n bietjie rus. Dit is onmoontlik, mompel der Heinrich en ondersoek Isadora se voet. Herstel van sensitiwiteit in 'n volledige regmergbesering. Toets haar reflekse, stel Rafal voor. Die dokter het sy reflekshamer geneem en liggies op die seening onder Isadora se knie geklop. Tot almal se verbasing was daar 'n subtiele samentrekking, amper onmerkbaar, maar onmiskenbaar teenwoordig. My God, fluister August. Iris en Isabella het gesmeek om dieselfde behandeling te ontvang. Rafal het verduidelik dat hy sy krag moes herwin, maar het beloof om hulle later daardie dag te help. Die meisies kon skaars hul opgewondenheid beteel, vir die eerste keer in 2 jaar het hulle 'n moontlikheid gesien wat alle dokters ontken het. Tydens middagete het Rafal vraatse geëet en die energie wat hy tydens die sessie met Isadora verbruik het, aangevul. Die drieling het aangehou gesels, meer geanimeerd as wat August hulle in 'n lang tyd gesien het. Hoe het jy dit gedoen, vra die sakeman toe hulle alleen was. Ek het gesê, dit is 'n gawe. Ek kan dit nie wetenskaplik verduidelik nie. Selfs al is dit tydelik, selfs al lei dit nie tot 'n volledige herstel nie, het jy vandag hoop aan my dogters gegee. En dit August het gesluk en teen emosie geveg. Dit is van onskatbare waarde. Rafal het geglimlag en homself werklik nuttig gevoel. Op straat het hy sy gawe beperk gebruik, hoofpyn verlig, koors verminder, gewrigspyn van haweloses kalmeer. Hy het nooit die geleentheid gehad om iets so kompleks soos 'n regmergbesering te behandel nie, of die middele om homself voltyds aan 'n pasiënt toe te wy nie. Die middag het Rafal met Iris en Isabella gewerk en soortgelyke resultate behaal, tintelings en flou reflekse. Der Heinrich het alles gedokumenteer, steeds ongelowig, maar onmoontlik om te ontken wat hy met sy eie oë gesien het. Ons moet versigtig wees, sê die dokter vir August terwyl hulle Rafal op die bank sien slaap, uitgeput na die sessies. Dit kan 'n tydelike anomalie wees. Ons moet nie valse hoop skep nie. Maar dit was te laat. Die hoop het reeds in die Herehuis ingetrek soos 'n lang verwagte gas. Daardie aand terwyl die huis stil geword het, het Tannie Kosie stilweg Rafal se kamer binne gegaan om skoon klere te los. Die seun het diep geslaap en herstel van die energieuitputting. Die huishoudster het hom 'n oomblik dopgehou en opgemerk hoe hy nog jonger en kwesbaarder gelyk het terwyl hy geslaap het. In die gang het sy August teëgekom,
wat sy nagtelike ronde by sy dogter se kamers gedoen het. Dink jy werklik hierdie seun kan hulle genees, vra sy saggies. Ek weet nie, Kosie. Maar vandag het ek iets gesien wat geen behandeling in 2 jaar kon regkry nie. Hy herinner my aan iemand, sê die huishoudster nadenkend. Daar is iets in sy oë. In sy oë? Ja, 'n ou wysheid. Asof hy baie meer geleef het as sy jare. August het geknik. Hy het dit ook opgemerk, die ontstellende volwassenheid in Rafal se woorde, die kennis wat sy ouderdom en formele opvoeding gelyk het te oorskry. In die drieling se kamer het die 3 meisies rustig geslaap. August het elke bed genader en sy dogters op die voorkoppe gesoen. Hy kon sweer hy het Isabella se voete effens onder die kombers sien beweeg, maar miskien was dit net sy verbeelding gevoed deur die niet ontwaakte hoop. Sy selfoon het in sy sak vibreer in boodskap van Bea, sy eksvrou. Sy het selde kontak gemaak, behalwe om op spesifieke datums oor die meisies te vra. Hoe gaan dit met ons dogters? Ek het vandag die hele dag aan hulle gedink. August het gehuiwer voordat hy geantwoord het. Moet hy van Rafal vertel? Van die onverklaarbare vordering van daardie dag. Hy het gekies vir 'n neutrale antwoord, dit gaan goed. Hulle het vandag 'n goeie dag gehad. Aan die ander kant van die wêreld, in haar woonstel in Londen, het Bea na die boodskap gekyk en die bekende steek van skuld gevoel. Sy het van die pyn gevlug en August alleen gelaat om die gevolge van die ongeluk te hanteer. Die weeklikse videokonferensies met haar dogters was haar enigste verbintenis met die familie wat sy verlaat het. Wat sy nie geweet het nie, was dat sy binnekort gedwing sou word om alles wat sy agtergelaat het, in die gesig te staar. Die volgende oggend het Rudy Meyer vroeg by Parmatic aangekom. Sy plan het perfek gevorder. Hy het reeds subtiele twyfel onder sommige raadslede geplant oor August se emosionele stabiliteit. Oënskynlik bekommerde kommentaar oor hoe sy broer in die laaste vergaderings afwesig gelyk het, twyfelagtige besluite, beheptheid met eksperimentele behandelings vir sy dogters. Sy sekretarisse het die kamer binnegekom met die dag se agenda. Rudy, u het om 10:00 'n vergadering met die finansiële komitee en ter August het om 14:00 'n noodvideokonferensie met die direkteure belê. Videokonferensie. Waaroor? Hy het nie ingelig nie, meneer. Rudy het gefrons. Sy broer het selde noodvergaderings belê. Iets het verander. Hy het die foon opgetel en sy informant in die herehuis gebel. Enige nuus oor die seun? Ja, meneer. Iets vreemds het gister gebeur. Die meisies het sensasies in hul bene gerapporteer nadat hy 'n soort behandeling gedoen het. Der Heinrich het nogal beïndruk gelyk. Sensasies? Watter soort sensasies? Tinteling en blykbaar was daar 'n reaksie in reflekstoetse. Rudy het neergesit, nadenkend. Dit het sy planne gekompliseer. As daar enige werklike verbetering in sy niggie se toestand was, sou August as 'n visionêr gesien word, nie as onstabiel nie. Hy moes vinniger optree. Hy het Thys se nommer geskakel. Verandering van planne. Ons het die eerste berig vir môre nodig. Iets subtiel wat die onkonvensionele metodes bevraagteken wat die hub van Parmatic sou soek vir sy dogter se behandeling. Maar ons het nog nie genoeg inligting nie. Insinieer. Stel voor. Oppervra. Die belangrikste is om nou die twyfel te begin plant. In die Meyer se herehuis het die dag met 'n ander energie begin. Die drieling het angstig wakker geword vir meer sessies met Rafal. Die seun self, herstel van die moegheid van die vorige dag, het homself vol vertroue gevoel om die behandeling te intensifiseer. Vandag gaan ons met klein bewegings werk, het hy tydens ontbyt aan August verduidelik. Buiging van toentjies, minimale spiersamentrekkings. Rafal, August het gehuiwer en sy woorde gekies. Wat gister gebeur het, was buitengewoon. Maar ek moet beter verstaan wat jy met my dogters doen. Dit is eenvoudig. Ek leer hul senuwees weer om te kommunikeer. Soos om gesnyde drade weer aan te sluit, een vir een. En is dit nie gevaarlik nie? Kan dit nie skade veroorsaak nie? Rafal het sy kop geskud. Ek dwing niks nie. Ek moedig net natuurlike verbindings aan. Dit is soos om die natuur te help om te doen wat dit reeds self sou probeer doen, net vinniger en met rigting. August wou meer verduidelikings hê, wetenskaplike besonderhede wat hy kon verstaan.
Maar iets in Rafal se selfversekerde blik het hom die proses laat vertrou, hoe onverklaarbaar dit ook al gelyk het. Ek het vandag 'n belangrike videokonferensie, sê hy uiteindelik. Maar ek wil hê der Heinrich moet alles noukeurig dokumenteer. Gaan u vir die ander van my vertel? August het die vraag oorweeg. Nog nie. Ons sal wag vir meer konkrete resultate. Wat August nie gesê het nie, was dat hy ook die reaksie van die direksie gevrees het. As hub van 'n farmaseutiese maatskappy wat op streng wetenskap gebaseer is, hoe sou hy sy skielike weddenskap op iets wat soos mistiek geklink het, regverdig? Hy het data bewyse nodig gehad voordat hy sy eksperiment aan die korporatiewe wêreld bekend gemaak het. Toe Rafal weer met die drieling vir die oggendsessie bymekaar kom, het hy opgemerk dat der Heinrich addisionele toerusting gebring het, spieraktiwiteitssensors, 'n kamera vir dokumentasie, meer presiese instrumente vir reflekstoetse. Ons gaan dit reg doen, sê die dokter, steeds skepties, maar onmiskenbaar geïntrigeerd. As daar werklik enige verbetering is, moet dit behoorlik gedokumenteer word. Rafal het geglimlag. Die wetenskap en die misterie uiteindelik saam aan die werk. Hy het sy oë toegemaak, sy hande op Isabella se bene geplaas en sy energie weer begin kanaliseer en die slapende senuwee stadig onder sy aanraking voel ontwaak. Op daardie oomblik het Rafal en August onbewus gebly daarvan dat, terwyl hulle probeer het om die verlamde bene van die meisies te ontwaak, hulle ook kragtige kragte ontwaak het wat binnekort alles in gevaar sou stel. Die nuus van 'n straatseun met genesingskragte was op die punt om 'n wapen in die verkeerde hande te word, en die tyd vir die beloofde wonderwerk het begin loop. 'n Week het verloop sedert Rafal se aankoms by die Meyer se huis. Die dae het 'n eie roetine gekry, in die oggend intensiewe sessies met elkeen van die drieling, in die middag oomblikke van rus vir Rafal om sy energie te herwin, terwyl die meisies hul studies met die privaat onderwyseres gedoen het. En saans het almal bymekaar gekom vir aandete en die klein oorwinnings van die dag gedeel. En oorwinnings was daar volop. Die vordering was stadig, maar onmiskenbaar. Isadora, die eerste wat die behandeling ontvang het, kon reeds haar twinkies effens beweeg. Iris het sensitiwiteit tot by haar knieë herwin en kon onderskei tussen warm en koud toe Heinrich die toetse toegepas het. Isabella, die delikaatste van die drie, het verbeterings in die bloedsomloop van haar bene getoon, met 'n sigbare afname in die swelling wat haar gereeld gepla het. Daardie Sondagoggend het August alle afsprake gekanselleer om die sessies persoonlik by te woon. Hy het gefassineerd dopgehou terwyl Rafal met Isadora in die sonkamer gewerk het. Probeer weer, het die seun aangemoedig terwyl hy die meisie se enkels vasgehou het. Stel jou voor jy druk sand met jou twinkies. Isadora het haar voorkop in konsentrasie gefrons. Stadig het haar twinkies gebuig in klein, maar doelbewuste beweging. Ek het dit reg gekry, het sy uitgeroep met trane in haar oë. Der Heinrich, wat alles met 'n kamera gedokumenteer het nader gekom om te ondersoek. Vrywillige, beheerde beweging, het hy gemompel en aantekeninge gemaak. Dit daag alles uit wat ons oor volledige regmerkbeserings geleer het. August het sy dogter genader en voor haar gekniel. My vegter, sê hy met 'n gebroke stem. Hou so aan. Rafal het diskreet teruggetrek en 'n golf van uitputting gevoel. Elke sessie het sy energie gedreineer, asof hy 'n deel van sy eie vitaliteit na die meisies oorgedra het. Hy het al hoe langer pauses nodig gehad om te herstel. Tannie Kosie het sy moegheid opgemerk. Kom, seun. Ek het 'n spesiale peselhappie vir jou voorberei. In die kombuis, terwyl Rafal 'n kaasbroodjie verslind en lemoensap gedrink het die huishoudster hom nuuskierig dopgehou. Hoe het jy geleer om dit te doen, vra sy uiteindelik. Rafal het sy skouers opgetrek. Ek het dit altyd geweet. Van kleins af het ek ander se pyn gevoel. Eendag het ek ontdek dat ek dit kon help verlig. En het jy dit nooit gebruik om geld te verdien nie? Op straat? Soms het mense my kos of 'n paar munte gegee wanneer ek al hoofpyn of rugprobleme verlig het. Maar ek het nooit daarvoor gevra nie. Hy het stilgehou. Hierdie gawe behoort nie aan my nie. Dit sou verkeerd wees om iets te verkoop wat ek ontvang het om ander te help. Tannie Kosie het geglimlag. Jy is spesiaal, Rafal. Spesialer as wat jy dink. Voordat hulle die gesprek kon voortsit, het hulle 'n herrie uit die sonkamer gehoor. Rafal het daarheen gehardloop, gevolg deur die huishoudster. In die middel van die kamer, omring deur August, der Heinrich en die susters, het Isadora gestaan.
Sy het aan die parallelle stawe wat vir fisioterapie gebruik is, vasgehou, bewende van die inspanning, maar het beslis haar eie gewig gedra. Kyk, Rafal, roep sy met 'n verligte gesig. Ek staan. Die seun het so 'n intense golf van emosie gevoel dat dit hom amper omgeslaan het. In net 1 week het hy bereik wat 2 jaar se konvensionele behandelings nie kon regkry nie. Dit was nie 'n volledige herstel nie. Isadora se bene het geweldig gebewe en sy sou duidelik nie kon loop nie, maar dit was 'n wonderbaarlike begin. Dit is buitengewoon, mompel Heinrich terwyl hy alles verfilm. Ons het beeldtoetse, elektroneuromografie en volledige reeks toetse nodig. August het sy dogter net omhels en openlik gehuil. My God, dankie, fluister hy herhaaldelik. Die ander 2 meisies het met groot oë gekyk, angstig vir hul beurt. Rafal het 'n steek van kommer gevoel, hulle het dalk te hoë verwagtinge geskep. Onthou, sê hy en kom nader. 'n Geleidelike proses. Elke liggaam reageer op 'n ander manier, elke genesing het sy tyd. Maar sy waarskuwing het verlore gegaan in die viering van die oomblik. En wie kon hulle kwaadlik neem? Vir 'n familie wat 2 jaar in die duisternis van die onomkeerbare diagnose geleef het, het elke straal lig soos die hele son gelyk. Wat niemand van hulle geweet het nie, was dat terwyl hulle daardie oomblik van triomf gevier het, die eerste fase van Rudy se plan verwesenlik is. Die volgende oggend het die nuusportaal 'n nuusnouer 'n artikel gepubliseer wat deur Thys Olivier geskryf is. Hub van Parmatek soek alternatiewe genesing vir dogters, wetenskap of wanhoop. Die artikel, oënskynlik respekvol, het geïnsinueer dat August Meyer onkonvensionele metodes sou ondersoek vir die behandeling van sy dogters, moontlik in stryd met die wetenskaplike waardes van die maatskappy wat hy bestuur. Dit het Rafal nie direk genoem nie, maar het die teenwoordigheid van 'n jong praktisyn van alternatiewe genesing in die sakeman se woning voorgestel. Bronne na aan die familie spreek kommer uit oor die emosionele toestand van die bestuurder, wat sedert die tragiese ongeluk wat sy dogters 2 jaar gelede getref het, toenemend wisselvallige gedrag getoon het, 'n uittreksel gesê. Die artikel het vinnig in die WhatsApp-groepe van die Parmatek bestuurders beland en teen middagete was dit reeds deur die hele direksie gelees. Rafal het opgemerk dat iets verkeerd was toe hy August haastig die heerhuis sien binnekom, sy gesig gespanne, vinnig aan die telefoon praat. Ek weet nie wie hierdie inligting uitgelek het nie, maar dit is heeltemal verdraai, sê hy. Ja, ons probeer nuwe behandelings vir my dogters, maar alles onder mediese toesig. Heinrich kan dit bevestig. Toe hy Rafal sien, het August vir hom gewys om nader te kom. Ons moet praat, sê hy en sit die telefoon neer. In die heerhuis se kantoor het August die berig aan die seun gewys. Iemand probeer my benadeel deur jou te gebruik. Rafal het die artikel gelees en 'n knop in sy bors gevoel. Ek is jammer. Ek wou nie probleme veroorsaak nie. Dit is nie jou skuld nie, August het gesig en sy hand deur sy hare gevee. Trouwens, dit is my skuld. Ek moes van die begin af meer deursigtig gewees het. Wat gaan u nou doen? Verander van strategie. Maak dit iets positiefs. August het weer die foon opgetel. Ek gaan 'n perskonferensie reël. Ons sal die meisie se vordering wys met die volle wetenskaplike ondersteuning van Heinrich. Is u seker? Wat as hulle my vra hoe ek dit doen? Ek weet self nie regtig hoe om dit te verduidelik nie. Jy hoef nie te verduidelik nie. Die resultate spreek van self. Die belangrikste is dat ons niks onwettigs of oneties wegsteek nie. Intussen in Rudy se luukse woonstel het hy en Thys die aanvanklike impak van die artikel ontleed. Die Parmatek aandele het vandag reeds 3% gedaal, sê Rudy tevrede. En ek het oproepe van 3 raadslede ontvang wat bekommerd is oor my broer se geestelike stabiliteit. Wanneer onthul ons die seun se identiteit? Nog nie. Eers sal ons sien hoe August op hierdie eerste aanval reageer. Rudy se foon het gelei, dit was sy informant in die heerhuis. Meneer, ter August reël môre 'n perskonferensie. Hy gaan die seun en die meisie se vordering aanbied. Rudy het neergesit, nadenkend. Hy reageer vinniger as wat ons verwag het. Is dit sleg, vra Thys? Inteendeel. Dit is perfek. Hoe meer publieke blootstelling hy aan hierdie wondergenesing absurditeit gee, hoe kwesbaarder sal hy wees wanneer ons alles ontmasker. En hoe sal ons dit doen? Rudy het koud geglimlag. Deur die verlede van ons klein geneeser te ondersoek. Almal het geraamtes in die kas, Thys. Selfs straatkinders.
Die volgende oggend het die Meyer se heerhuis in 'n sentrum van frenetiese aktiwiteit verander. Persadviseurs en uitgebreide mediese span, prokureurs, almal het voorberei vir die haastig aangekondigde perskonferensie. Rafal het alles met angs dopgehou en het homself misplaas gevoel te midde van daardie warrelwind. In die drieling se kamer was die meisies ewe onrustig en is hulle voorberei om voor die kameras te verskyn. Ek is bang, Rafal, het Iris bekend terwyl haar kapper haar hare reggemaak het. Wat as ek niks voor almal kan doen nie? Moenie bekommerd wees nie, het Rafal haar gerus gestel. Jy hoef niks aan niemand te bewys nie. Die belangrikste is hoe jy voel. Maar ek wil wys ek word beter. Soos Isadora. Rafal het langs haar gaan sit en haar hande vasgehou. Elke persoon het sy eie tyd. Jy word op jou eie manier beter. Iris het geglimlag en 'n bietjie kalmeer. Rafal het hierdie effek op die meisies gehad, 'n byna magiese vermoë om kalmte oor te dra. Onder het August die laaste inligtingsessies van sy regspan ontvang. Onthou, ons beweer nie volledige of wondergenesing nie. Ons praat slegs van 'n buitengewone vordering en suksesvolle eksperimentele behandeling. Heinrich het die mediese bewyse georganiseer, video's van die sessies, grafieke van spieraktiwiteit, voorlopige uitslae van toetse. Die data is onweerlegbaar, het hy aan die span verduidelik. Daar is gedeeltelike herstel van motoriese en sensoriese funksie, iets wat as onmoontlik beskou word vir rugmurgbeserings van hierdie tipe. Om stiptelik 10:00 het die hekke van die heerhuis oopgegaan vir die geselekteerde pers. Slegs gerespekteerde media is genooi, geen sensasionele poniekoerante nie. Tog het hy sy geloofsbrief gekry wat 'n ekonomiese nuusportaal verteenwoordig het. In die groot tuin is stoele in 'n halfsirkel voor 'n klein geïmproviseerde verhoog geplaas. Kameras is geposisioneer, mikrofone is getoets, verslaggewers het angstig gewag, almal geïntrigeer deur die enigmatiese uitnodiging om 'n ongekende mediese deurbraak te aanskou. Toe August die verhoog betree, vergesel deur Heinrich, het 'n afwagtende stilte ingetree. Goeiemôre almal. Ek bedank u dat u hierdie uitnodiging op so 'n kort kennisgewing aanvaar het die sakeman begin. Ons is hier om iets te deel wat ek, tot onlangs, self as onmoontlik sou beskou het. Met gemete woorde het August die ongeluk van 2 jaar gelede, die diagnose van onomkeerbare rugmurgbesering, die talle mislukte behandelingspogings vertel. 'n Week gelede het ek 'n buitengewone jong man ontmoet. Iemand met 'n natuurlike gawe vir genesing, iets wat die wetenskap nog nie heeltemal kan verklaar nie, maar waarvan die resultate onmiskenbaar is. Gefluister het deur die gehoor gegaan. Thys het diskreet geglimlag en elke woord neergeskryf. Hierdie jong man het met my dogter se behandeling begin, onder streng mediese toesig. Die resultate wat ons hierna sal wys, daag alles uit wat ons van herstel van rugmurgbeserings geweet het. Heinrich het toe oorgeneem, data aangebied, video's vertoon en in wetenskaplike terme die waargenome verbeterings verduidelik. As dokter erken ek my aanvanklike skeptisisme. Maar as wetenskaplike kan ek nie die bewyse voor my oë ontken nie. Toe dit tyd geword het om die drieling voor te stel, was die emosie tasbaar. Die drie het in hul rolstoele ingekom, vergesel deur Rafal, wat uiters ongemaklik onder die kolle gelyk het. Isadora, kan jy vir hulle wys wat jy nou kan doen, vra August vriendelik. Die meisie het geknik. Met sigbare inspanning, maar nog groter vasberadenheid, het sy haar toentjies beweeg. Toe, met die hulp van Rafal en Heinrich, het sy kortliks van die parallelle stawe opgestaan wat na die tuin gebring is. Die flitse het freneties afgegaan. Sommige joernaliste het spontaan geapplaus. Dit is net die begin, het August verduidelik. Die ander meisies toon ook beduidende vordering in sensitiwiteit en bloedsomloop. En dit alles in net 1 week. Wie is die jong man wat vir hierdie behandeling verantwoordelik is, vra 'n verslaggewer en rig haar mikrofoon na Rafal. August het ingegryp. Dit is Rafal. Vir privaatheidsredes sal ons nie sy van of persoonlike besonderhede bekend maak nie. Hy is onder my tydelike voogdyskap met alle wettige protokolle wat gevolg word. Hoe werk hierdie behandeling, dring 'n ander joernalis aan. Rafal het na August gekyk, wat bemoedigend geknik het. Dit is soos 'n energieoordrag, het die seun skaam verduidelik. Ek kan voel waar die senuwees geblokkeer is en hulle help om weer aan te sluit. Dit klink soos pseudowetenskap, nie medisyne nie, het Thys uitgedaag en opgestaan. Is Parmatek, wat u bestuur, ter August, nie juis op streng wetenskaplike bewyse gebaseer nie.
'n Gerug het deur die gehoor gegaan. Uitstekende vraag, antwoord August, sonder om sy kalmte te verloor. Die wetenskap vorder juis wanneer dit gekonfronteer word met verskynsels wat ons huidige paradigmas uitdaag. Baie behandelings wat vandag as konvensioneel beskou word, het as alternatiewe begin. Die belangrikste is die resultate wat streng gedokumenteer word. Heinrich het bygevoeg, ons is in kontak met internasionaal bekende neurowetenskaplikes om hierdie geval te bestudeer. Ons beweer nie dat ons al die antwoorde het nie, maar ons bied 'n kliniese waarneming aan wat deeglike ondersoek verdien. Die perskonferensie het vir nog 'n uur voortgegaan, met tegniese vrae, versoeke vir demonstrasies en selfs samewerkingsvoorstelle van ander mediese sentrums. Aan die einde was die algemene indruk positief. August het 'n potensiële krisis in 'n geleentheid omskep en homself as 'n visionair eerder as 'n desperate bestuurder voorgestel. Toe die joernaliste uiteindelik vertrek het Rafal die gewig van die wêreld van sy skouers voel val. Hy was nog nooit aan soveel oë, soveel vrae blootgestel nie. Jy was ongelooflik, sê August en omhels hom. Dankie. Die drieling het hom ook omring, elkeen het op hul eie manier dankbaarheid uitgespreek. Isadora met opregte woorde, Isabella met 'n skaam omhelsing, Iris met uitbundige entoesiasme. Net Heinrich het bekommerd gelyk. Dit gaan baie belangstelling wek, August. Belangstelling wat nie altyd goed bedoel is nie. Ek is voorbereid, antwoord die sakeman. Beter om dit openlik die hoof te bied as om weg te kruip. Die dokter het sy kop geskud. Ek is nie bekommerd oor jou nie. Dit is Rafal. Hy is minderjarig, sonder volledige dokumentasie en woon in jou huis. Die kinderbeskermingsraad sal sekerlik betrokke raak. August het nie daaraan gedink nie. In sy haas om die insinuasies van die pers te werk, het hy Rafal aan openbare ondersoek blootgestel, iets wat potensieel gevaarlik is vir 'n seun in 'n onreëlmatige situasie. Ek sal die beste prokureurs aanstel wat in kinderreg spesialiseer, het hy dadelik besluit. En die proses vir wettige voogtyskap begin. Miskien selfs aanneming indien nodig. Aanneming. Rafal, wat die gesprek gehoor het, kon sy verrassing nie verberg nie. August het na hom gedraai. Wel, jy het dit self voorgestel toe ons ontmoet het, onthou. As u my aanneem, sal ek die dogters genees. Die meisies word beter, so ek doen my deel. Die seun was sprakeloos, emosioneel. Na jare op straat het die idee om 'n ware familie te hê, te ver vir hom gelyk om werklik te wees. Die res van die dag het in relatiewe kalmte verloop. Die verslae het aanlyn begin verskyn, meestal positief, en die geval as 'n intrigerende mediese raaisel beskou wat ondersoek verdien. Die Parmatic aandele wat die oggend gedaal het gedeeltelik herstel. Riede het alles met toenemende irritasie dopgehou. Sy broer se strategie het beter gewerk as wat hy verwag het. In plaas daarvan om desperaat of onstabiel te lyk, het August as 'n visionêre leier verskyn, in staat om innovasie te omhels, selfs wanneer dit konvensies uitgedaag het. Ons moet van benadering verander, sê hy vir Thys, wat ook die reperkusies dopgehou het. Vergeet die irrasionele hubboek. Ons gaan op die seun fokus. Wat het jy in gedagte? Wie is hy regtig? Waar kom hy vandaan? Waarom verskyn 'n straatseun met beweerde wondergenesingskragte juis vir die hub van een van die grootste farmaseutiese maatskappye in die land? Lyk dit nie te gerieflik nie? Thys het die rigting dadelik verstaan. Wil jy 'n soort georkestreerde bedrog voorstel? Presies. Vind alles uit oor hierdie Rafal. Sy verlede, hoe hy werklik op straat beland het, of hy al voorheen by skemas betrokke was. Soek polisierekords, getuienisse van mense wat hom geken het. En as ons niks kompromiterends kry nie. Riede se glimlag was yskoud. Dan sal ons iets skep. Intussen in die Meyer se huis het Rafal hom voorberei vir nog 'n sessie met die drieling. Daardie openbare blootstelling, hoewel stresvol, het 'n onverwagte voordeel gebring, legitimiteit. Nou was sy genesingssessies nie meer 'n vreemde geheim nie, maar 'n erkende eksperimentele behandeling met mediese dokumentasie en wetenskaplike belangstelling. Rafal, roep Isabella terwyl hy aan haar bene werk. Gaan jy regtig vir altyd by ons bly? Die seun het geglimlag. As dit van my afhang, ja. Dan kan ons jou broer noem. Die vraag het hom onverhoeds betrap. Broer. 'n So eenvoudige woord, maar gelaai met betekenisse, familie, behoort, permanensie. As jy wil dink ek so.
Die drie het geglimlag en mekaar betekenisvol aangekyk. Rafal het besef dat hy nie net hul liggame genees het nie, maar ook iets in hul harte. En, miskien nog meer verrassend, ook iets in sy eie hart. Daardie aand, terwyl die Here hy stil geword het, het Auguste 'n oproep ontvang wat alles sou verander. Dit was Christine, die regsadviseur van Parmate. August, die kinderbeskermingsraad sal môre 'n versoek om ondersoek indien. Hulle wil die seun se situasie nagaan, of daar uitbuiting is, of die wettige prosedures gevolg word. Dit was te verwagte, antwoord August. Ons is voorbereid. Daar is meer, het Christine voortgegaan met 'n gespanne stem. Ek het buite amptelike inligting gekry. Dit lyk asof jou broer hier agter sit. August het die bloed in sy are voel stol. Rudy. Hoe so? Hy het met 'n joernalis genaamd Thys Olivier vergader. En dit blyk dat hy die kinderbeskermingsraad geaktiveer het en beweer dat hy bekommerd is oor die moontlike uitbuiting van die minderjarige. Terwyl hy die foon neergesit het, het August 'n golf van woede gemeng met teleurstelling gevoel. Hy het altyd geweet dat die verhouding met sy broer mededingend was, maar het nooit gedink dat Rudy in staat sou wees om sy eie niggies in 'n korporatiewe magspel te gebruik nie. Wat hy nie geweet het nie, was dat dit net die eerste stuk van 'n veel groter plan was, 'n plan wat nie net sy posisie in die maatskappy bedreig het nie, maar ook die toekoms van Rafal en die herstel van sy dogters. Die besoek van die kinderbeskermingsraad was vir 10:00 die oggend geskeduleer. August, gewoond aan hoofvlak onderhandelinge en vergaderings met miljardêr beleggers, het vreemd genoeg senuweeagtig gevoel. Hy het sy das vir die 3de keer reggeskuif terwyl hy in die hoofsitkamer gewag het. Rafal, wat langs hom op die bank gesit het nog meer beangs gelyk. Hy het nuwe klere gedra, Nians, 'n blou polohemp, handelsmerk tekkies, so anders as die lappe waarmee hy net 10 dae tevore aangekom het. Alles sal regkom, sê August en probeer die seun en homself gerusstel. Ons doen niks verkeerd nie. Wat as hulle my wegneem? Rafal se stem het amper soos 'n fluistering geklink. Hulle sal nie. Ek het die beste prokureurs in die land wat daaraan werk. Ons het reeds die proses vir tydelike voogdyskap begin. Alles word volgens die wet gedoen. Die interkom het gelei. Tannie Kosie het die aankoms van die verteenwoordigers van die kinderbeskermingsraad aangekondig. August het diep asemgehaal, sy hand op Rafal se skouer geplaas en saam met hulle die besoekers gaan ontvang. Teresa Stein, maatskaplike werker van die kinderbeskermingsraad, was 'n middeljarige vrou met 'n ernstige uitdrukking en 'n analitiese blik. Langs haar het Paul Richter, 'n kinderpsigoloog, leer met dokumente en 'n tablet gedra. Goeiemôre. Ek is August Meyer. Dit is Rafal, het die sakeman voorgestel nadat hy hulle genooi het om in te kom. Goeiemôre, antwoord Teresa formeel. Soos u weet, is ons hier om die omstandighede waarin Rafal woon en die wettigheid van die huidige situasie te ondersoek. Sekerlik. Ons is tot u beskikking om enige vrae te beantwoord. Teresa het direk na Rafal gekyk. Ek wil graag alleen met jou praat, Rafal. Sal dit moontlik wees? Die seun het na August gekyk, wat bemoedigend geknik het. U kan my kantoor gebruik. Dit is die tweede deur regs. Terwyl Teresa en Rafal na die kantoor gegaan het, het Paul by August in die sitkamer gebly. Der Meyer, ek verstaan dat u situasie ongewoon is, het die sielkundige begin. U is 'n openbare figuur, hub van 'n groot maatskappy en bring skielik 'n minderjarige in 'n straatsituasie na u huis, sonder om deur die konvensionele kanale van sorg te gaan. Ek verstaan hoe dit onreëlmatig kan lyk, antwoord August kalm. Maar dit was 'n uitsonderlike situasie wat onmiddellike maatreëls vereis het. Ek het reeds my prokureurs opdrag gegee om alles te reguleer. Ja, ons is ingelig oor die versoek vir tydelike voogdyskap. Paul het sy dokumente geraadpleeg. Wat ons bekommer is die uitbuiting van die minderjarige se beeld. Gister se perskonferensie het Rafal nasionaal blootgestel. Dit was 'n nodige besluit om kwaadwillige gerugte wat versprei het, te neutraliseer. Ons het die sorg gedra om nie sy van of persoonlike besonderhede bekend te maak nie. In die kantoor het Teresa Rafal met professionele aandag dopgehou terwyl die seun op die aangewese stoel gesit het. Rafal, hoe lank woon jy al op straat? Byna 3 jaar. En voor dit? Ek het 'n rukkie in 'n skuiling in Durban gewoon. Toe het ek weggeloop. Hoekom het jy weggeloop? Rafal het sy blik weggedraai. Ek het nie daarvan gehou nie.
Die mense het nie my manier verstaan nie. Teresa het 'n paar aantekeninge gemaak. Hoe weet jy der August Meyer ontmoet? Ek het by die verkeerslig op Adelaide-straat gebedel. Ek het gevoel ek moes met hom praat. Gevoel? Hoe so? Die seun het gehuiwer. Hoe om sy gawe te verduidelik aan iemand wat hom waarskynlik as gek of 'n leienaar sou beoordeel? Dit is moeilik om te verduidelik. Soms weet ek net dinge van mense. Ek het geweet sy dogters het hulp nodig. Teresa het voortgegaan met die standaard vraelys en gevra oor lewensomstandighede in die heerhuis, verhouding met die familie of daar enige vorm van dwang of uitbuiting was. Glo jy werklik dat jy die meisies kan genees, vra sy uiteindelik. Rafal het haar met 'n verrassende sekerheid aangekyk. Dit gaan nie oor glo nie. Hulle word reeds beter. Isadora kan vir 'n paar sekondes alleen staan. En hoe doen jy dit? Ek dra my energie oor na die plekke waar hul senuwees beskadig is. Teresa het 'n sug onderdruk. Sy het baie gevalle gesien van volwassenes wat bygelowige oortuigings uitbuit, kwesbare kinders as sogenaamde wondergenesers gebruik. Hierdie geval het gelyk asof dit dieselfde patroon volg, behalwe vir die duidelike rykdom en invloed van August Meyer. Rafal, jy weet daar is wette wat kinders teen uitbuiting beskerm, reg? As iemand jou gebruik. Niemand gebruik my nie, het Rafal onderbreek, met ongewone fermheid vir sy ouderdom. Ek is hier omdat ek wil. Ek help die meisies omdat ek kan. En der August het my beter behandel as enige volwassene in my hele lewe. Terug in die sitkamer het August vir Paul die gedetailleerde mediese verslag gewys wat Heinrich voorberei het. Soos u kan sien, word die hele proses wetenskaplik gedokumenteer. Ons praat nie van kwaksalwery nie, maar van 'n verskynsel wat, hoewel onverklaarbaar, meetbare resultate toon. Der Meyer, met alle respek, ons is nie hier om die doeltreffendheid van die behandeling te evalueer nie. Ons bekommernis is uitsluitlik die welstand van die minderjarige. En wat kan beter wees vir sy welstand as om van die straat af te kom, voldoende voeding, onderwys, mediese sorg en 'n familie wat bereid is om hom te verwelkom, het August aangevoer. Ek verstaan die raad se kommer, maar ek verseker u dat my bedoelings die beste moontlik is. Op daardie oomblik het die drieling die kamer binnegekom, vergesel deur Tannie Kosie. Die drie het skaam nader gekom, nuuskierig oor die besoekers. Ag, dit moet die dogters wees, sê Paul en glimlag vir die meisies. Hallo, ek is Paul. Dit is Isabella, Isadora en Iris, het August voorgestel. Meisies, dit is Teresa en Paul van die Kinderbeskermingsraad. Hulle is hier om ons huis te leer ken en met Rafal te praat. Gaan julle Rafal wegneem, vra Iris direk met kommer in haar stem. Paul het afgebuig om op die kinders se hoogte te wees. Ons doen net ons werk, wat is om te verseker dat alle kinders veilig en goed versorg is. Hy is veilig hier by ons, het Isadora bevestig. En hy help ons om beter te word. Asof om te demonstreer, het die meisie 2 huiwerige tree geneem, liggies op haar suster gesteun. 'n Klein beweging, maar duidelik vrywillig en beheerd. Paul kon sy verrassing nie verberg nie. Hy het van die geval in die koerante gelees, maar om persoonlik 'n kind te sien wat vermoedelik verlam was, stappe neem, was iets heeltemal anders. Teresa en Rafal het uit die kantoor teruggekeer. Die maatskaplike werker het haar professionele uitdrukking behou, maar iets in haar oë het verander. Der Meyer, ons wil graag 'n volledige inspeksie van die huis doen, indien moontlik, het Teresa versoek. Natuurlik. Tannie Kosie kan al die vertrekke wys. Rafal het sy eie kamer, heeltemal geskik vir sy behoeftes. Terwyl Teresa en Paul deur die heerhuis gelei is, het August Rafal genader. Hoe was die gesprek? Ek dink sy glo my nie regtig nie, antwoord die seun. Maar ek het so goed moontlik probeer verduidelik. Die drieling het by hulle aangesluit en Rafal beskermend omring, asof hulle gevrees het dat hy enige oomblik weggeneem kon word. Moenie bekommerd wees nie, het Rafal probeer om hulle gerus te stel. Alles sal regkom. 'n Uur later, nadat hulle die huis geïnspekteer en kortliks met Heinrich gepraat het, wat vir die daaglikse sessie met die meisies aangekom het, het Teresa en Paul voorberei om te vertrek. Ons sal 'n volledige verslag opstel, het Teresa ingelig. Die raad sal besluit of addisionele maatreëls nodig is of as die proses vir tydelike voogdyskap normaalweg kan voortgaan. Wanneer sal ons die besluit weet, vra August. Oor ongeveer 'n week.
Tot dan kan Rafal onder u verantwoordelikheid bly, mits u voortgaan om alle nodige sorg te verseker. Na die vertrek van die raad se verteenwoordigers het Auguste 'n enorme gewig van sy skouers voel val. Die besoek was nie so katastrofaal as wat hy gevrees het nie. Gaan hulle my laat bly, vra Rafal angstig. Alles dui daarop. Hulle het niks onreëlmatigs gevind nie, en dit is duidelik dat jy hier goed behandel word. Die drieling het gejuig en Rafal omhels. Daardie seun wat net 10 dae tevore as 'n vreemdeling aangekom het, was reeds 'n onontbeerlike deel van die familie. Der Heinrich het almal na die sonkamer geroep, waar hy verdere ondersoeke op die meisie sou doen voor die sessie met Rafal. Die vordering het steeds verrassend gebly, sterker reflekse, groter sensitiwiteit, toenemend presiese vrywillige bewegings. Die dokter het die voorlopige verslae na neurowetenskaplike kollegas in groot navorsingssentrums gestuur, wat almal ewe verbaas was oor die resultate. Intussen in Rudy se kantoor was die spanning tasbaar. Die besoek van die kinderbeskermingsraad het nie gelei tot die onmiddellike verwydering van Rafal nie, soos hy verwag het. Ons het iets meer konkreet nodig, sê hy vertuis. 'n Ontdekking oor die seun se verlede wat twyfel werp op die hele storie. Ek werk daaraan, antwoord die joernalis. Ek het die naam van die skuiling in Durban gekry waar hy gewoon het. Ek het 'n plaaslike verslaggewer gestuur om te ondersoek. Uitstekend. En wat van die meisie se mediese geskiedenis? Enige leemtes in Heinrich se verslae? Nog nie. Hy het alles noukeurig gedokumenteer. Dit is moeilik om bedrog te beweer wanneer daar soveel bewyse is. Rudy het ongeduldig met sy vingers op die tafel getik. Sy aanvanklike strategie om sy broer te diskrediteer het nie gewerk soos beplan nie. Inteendeel, die perskonferensie het Auguste in die oë van die publiek in 'n soort moedige visionêr verander. Ons het 'n nuwe hoek nodig, sê hy uiteindelik. Iets wat Auguste dwing om te kies tussen die seun en die maatskappy. Hoe so? Parmatet is op die punt om 'n nuwe medisyne vir neurologiese beserings bekend te stel, 'n belegging van jare se navorsing en miljarde rand. En dan, as 'n 12-jarige seun beter resultate as ons laboratoriums kan behaal, wek dit ernstige vrae oor die doeltreffendheid van ons produk. Die beleggers begin daardie vrae vra. Thys het dadelik verstaan. Jy wil 'n botsing van belange skep. Presies. Of Auguste ontken die doeltreffendheid van wat die seun doen en weerspreek alles wat hy openlik beweer het, of hy erken dat Parmates in produkte belê wat minder waardig is aan 'n beweerde genesende energie. Hoe dit ook al sy, hy verloor. Die plan was pervers in sy eenvoud. Om Rafal se eie sukses teen Auguste te gebruik en die meisie se genesing in 'n bedreiging vir die familie se farmaseutiese ryk te omskep. Daardie aand, terwyl hulle saam geëet het Auguste 'n oproep van die voorsitter van die Parmatek direksie ontvang. Die gesprek was kort, maar het die sakeman sigbaar ontstel. Enige probleem, vra Rafal toe hy terugkeer na die tafel. Niks ernstigs nie, antwoord Auguste en dwing 'n glimlag. Net maatskappy aangeleenthede. Maar sy blik het die kommer verraai. Die voorsitter van die direksie het dit duidelik gemaak dat daar toenemende ongemak onder die aandeelhouers was oor die alternatiewe eksperiment met sy dogters. Hoe om die beeld van 'n maatskappy gebaseer op streng wetenskap te versoen met 'n hub wat openlik oënskynlik wonderbaarlike genesings onderskryf het. Na aandete, toe die meisies reeds in hul kamers was, het Auguste Rafal vir 'n gesprek in die kantoor geroep. Dinge raak ingewikkeld, het hy erken en vir homself 'n glasie whisky ingeskink. Dit lyk asof my broer jou teenwoordigheid hier gebruik om my in die maatskappy te destabiliseer. Rafal het sy kop laat sak. Ek is jammer. Ek wou nie probleme veroorsaak nie. Dit is nie jou skuld nie. Dit is sy ambisie. Auguste het gesug. Dit was nog altyd so toe ons kinders was, kon hy dit nie verdra om my in enigiets te sien wen nie. As volwassene het daardie eienskap net vererger. Wat gaan ons doen? Ons het 'n dapperder strategie nodig. Iets wat hierdie situasie van 'n bedreiging in 'n geleentheid omskep. Auguste het deur die kamer geloop nadenkend. Wat as ons 'n navorsingsinstituut stig? Instituut? Ja, 'n sentrum wat toegewy is aan die studie van jou gawe om te verstaan hoe dit werk om moontlik die resultate te repliseer. Iets tussen wetenskap en alternatiewe terapieë. Rafal se oë het opgehelder. Dit sal ongelooflik wees. Ons sal ander kinders soos die meisies kan help. Presies.
En dit sal die argument van botsing van belange neutraliseer. In plaas van 'n bedreiging vir Parmatek se besigheid, sal jy deel word van 'n nuwe inisiatief van die maatskappy. Die plan het in Augustus se gedagtes begin vorm aanneem in Pioniersinstituut vir Regeneratiewe Medisyne, wat konvensionele wetenskaplike kennis integreer met bewese effektiewe alternatiewe benaderings. Iets wat die behandeling van neurologiese besering sou revolusioneer en Parmatek aan die voorpunt van 'n nuwe mediese grens sou plaas. Die volgende dag, terwyl August aan die instituut se voorstel gewerk het, het die herehuis se foon gelei. Dit was Bea, August se eksvrou en die drieling se ma, wat van Londen afbel. August, wat is hierdie storie wat ek op die internet sien? Haar stem het gespanne geklink. 'n Straatseun wat ons dogters genees. Het jy jou verstand verloor? Die sakeman het gesug. Hy moes voorsien het dat Bea oor die onlangse gebeure ingelig sou word. Dit is moeilik om oor die foon te verduidelik, Bea. Maar ja, die meisies toon beduidende verbeterings. Jy stel hulle en 'n minderjarige aan die media bloot. Wat dink jy? Ek dink aan die moontlikheid dat ons dogters weer kan loop, antwoord August met onverwagte fermheid. Iets wat al die dokters wat jy aangedring het om te raadpleeg, gewaarborg het onmoontlik is. 'n Swaar stilte het aan die lyn geval. Is dit regtig waar? Vra Bea uiteindelik, haar stem nou sagter. Word hulle regtig beter? Isadora kan staan en 'n paar tree met ondersteuning loop. Iris het sensitiwiteit in haar bene herwin. Isabella toon verbetering in reflekse en bloedsomloop. En dit alles in net 10 dae. Nog 'n stilte. Ek wil hulle sien, verklaar Bea. Ek kom terug Kaapstad toe. Die nuus het August verras. Bea het die dogters al meer as 'n jaar nie persoonlik besoek nie en het haar beperk tot weeklikse video-oproepe. Wanneer kom jy aan? Ek neem môre se vlug. Ek sal oor môre daar wees. Nadat hy neergesit het, het August in die middel van die kantoor gestaan en probeer om hierdie nuwe komplikasie te verwerk. Bea was onvoorspelbaar, veral as dit by die dogters gekom het. Sy kon die situasie met Rafal ondersteun of alles nog moeiliker maak. Intussen in die sonkamer het Rafal met Isabella, die broerste van die drie en die een wat die stadigste vordering getoon het, gewerk. Sy hande het saggies oor die meisie se bene beweeg en energie na die beskadigde senuwees oorgedra. Ek voel 'n tinteling, sê sy met haar oë toe. Dit is anders as gister. Sterker. Der Heinrich het alles gemonitor en gedetailleerde aantekeninge gemaak. In die afgelope dae het sy houding heeltemal verander van aanvanklike skeptisisme na opregte wetenskaplike fascinasie. Ongelooflik, mompel hy terwyl hy die instrumente dophou wat toenemende spieraktiwiteit in Isabella se bene toon. Eenvoudig ongelooflik. Rafal het geglimlag, maar sy gesig het moegheid getoon. Elke sessie het meer van hom geverg, asof die energie wat nodig was om te genees, toegeneem het na mate die behandeling gevorder het. Jy moet rus, het die dokter opgemerk. Jou bloeddruk daal. Net 'n bietjie meer, het Rafal aangedring. Op daardie oomblik het August en Bea die sonkamer binnegekom, hul gespanne gesigte het verraai dat iets verkeerd was. Wat is fout, pappa? Vra Isadora dadelik. August het 'n glimlag geforseer. Niks waaroor jy hoef te bekommer nie, my skat. Net volwasse sake. Maar Rafal, met sy skerpsinnige sensitiwiteit, het besef dat dit veel meer was as dit. Hy kon die kommer voel wat van die twee af uitgestraal het in byna tasbare golwe. Na aandete, toe die meisies reeds in hul kamers was, het August Rafal, Bea en Heinrich in die kantoor bymekaar geroep om die situasie te verduidelik. Die interdik verhoed die stigting van die instituut en enige openbare verklaring oor die behandeling tot maandag se verhoor, het hy afgesluit. In wese probeer Rudy 'n onmoontlike keuse aftoon, of ek behou die maatskappy en laat Rafal en die behandeling vaar, of ek prioritiseer my dogters en waag dit om beheer oor Parmatek te verloor. Dit is absurd, het Bea uitgeroep. Hoe kon hy sy eie niggies as pionne in hierdie siekspel gebruik? Ambisie, antwoord August eenvoudig. Hy wou nog altyd die voorsitterskap van die maatskappy hê. Nou sien hy 'n geleentheid. Rafal, wat alles in stilte geluister het, het uiteindelik gepraat, dit is my skuld. As ek nie verskyn het nie. Nee, het August ferm onderbreek. Dit is nie jou skuld nie. Rudy het net 'n nuwe wapen in sy arsenaal gevind. As dit nie jy was nie, sou dit iets anders gewees het. Wat gaan ons doen, vra Heinrich. Stop ons die behandeling.
Glad nie, antwoord August. Die interdik verbied nie die behandeling self nie, net die stigting van die instituut en openbare verklarings. Ons sal normaalweg voortgaan, net in absolute geheimhouding tot maandag. En wat gebeur maandag, vra Rafal. August het 'n betekenisvolle blik met Bel uitgeruil. Maandag pak ons Rudy aan in sy eie spel. Die volgende dag, terwyl die Meyer se heerhuis diskreet funksioneer het Rudy sy aanvanklike oorwinning geniet. Die interdik was net die eerste stap. Die volgende sou deur tuis kom, wat uiteindelik genoeg inligting vir 'n plofbare artikel oor Rafal se verlede versamel het. Ek het 'n onderhoud met die voormalige direkteur van die skuiling in Durban gekry, het die joernalis gesê, sittende in Rudy se luukse kantoor. Sy is oortuig om te praat. En wat het jy uitgevind? Dit lyk asof daar 'n voorval was met 'n ander seun wat in die hospitaal beland het. Die besonderhede is vaag, maar daar is berigte dat Rafal 'n soort stuiptrekking by die seun sou veroorsaak het, deur hom te probeer genees van 'n migraine. Rudy het tevrede geglimlag. Dit is perfek. Dit bevraagteken nie net sy verlede nie, maar die veiligheid van wat hy met my niggies doen. Wanneer publiseer ons? Maandagoggend, 'n paar uur voor die verhoor. Ek wil hê die regter moet die opskrifte sien voordat hy sy besluit neem. Die plan was vasgestel, die interdik het August reeds in 'n verdedigende posisie gedwing, en die artikel sou die finale slag wees, wat die veiligheid van Rafal naby die meisies en August se verstandigheid om so 'n persoon in sy huis toe te laat, bevraagteken. Wat Rudy nie geweet het nie, was dat in die herehuis 'n ewe noukeurige plan opgestel is. August het 'n krisissentrumspan byeengeroep, bestaande uit sy mees betroubare prokureurs, korporatiewe kommunikasiespesialiste, en nou het hy ook die onverwagte hulp van Bea gehad, wie se ervaring in die modewêreld haar uitstekende kontakte in die media gegee het. Ons het 'n gerespekteerde dokumentêrmaker nodig, het sy voorgestel. Iemand wat die meisies se behandeling op 'n objektiewe en wetenskaplike manier kan opteken. Farina Marais, antwoord August dadelik. Sy het pryse gewen vir haar dokumentêre films oor mediese innovasies. En toevallig is sy die vrou van een van Parmatet se raadslede. Perfek. En wat van die regskant? Die hoofprokureur, Termairits, het die strategie verduidelik. Ons berei 'n teenaanval voor en interne audit het onreëlmatighede in die finansiële bedrywighede onder Rudy se toesig ontdek. Oorwaardeerde kontrakte, moontlike verduistering, belastingontduiking. August het verbaas gelyk. Wanneer is dit ontdek? Trouwens, so 3 maande gelede het die prokureur erken en skaam gelyk. Maar u was so gefokus op die meisies dat ons besluit het om u nie met meer probleme te oorlaai nie. En hoekom is dit nie aan die raad voorgelê nie? Ons het meer bewyse versamel voordat ons dit formeel voorgelê het. Maar nou, gegeewe die omstandighede. August het die implikasie verstaan. Die bewyse teen Rudy sou 'n kragtige wapen wees, nie net in die regstryd nie, maar ook om hom definitief in die raad te neutraliseer. Terwyl die volwassene strategie uitgewerk het Rafal sy werk met die drieling voortgesit. Elke sessie het klein, maar beduidende vordering gebring. Daardie middag, tot almal se vreugde, het Isabella vir die eerste keer in 2 jaar haar twinkies vrywillig beweeg. Rafal, jy is 'n engel, het die meisie uitgeroep en hom met trane in haar oë omhels. Die seun het geglimlag, skaam maar gelukkig. Elke oorwinning van die meisies was ook syne, elke klein beweging 'n bevestiging dat sy gawe 'n groter doel gehad het. Saans, terwyl almal saam geëet het, 'n familietoneel wat nou ook Bea ingesluit het August opgemerk hoe Rafal al hoe meer geïntegreer in die huis se dinamika gelyk het. Die meisies het hom as 'n broer behandel, Tannie Kosie het hom soos 'n kleinseun bederf, en selfs Bea, aanvanklik gereserveerd, het reeds liefde vir die seun getoon. Dit was 'n familie wat herbou is en 'n nuwe balans gevind het. En in die sentrum van hierdie herbou was Rafal, die onwaarskynlike katalisator van genesing op verskeie vlakke. Later, toe almal reeds afgetree het August die seun by die swembadrand gevind, dieselfde plek waar hulle sedert die eerste dag gewoonlik gesels het. Kan nie slaap nie, vra hy en gaan sit langs hom. Rafal het sy kop geskud. Ek dink aan maandag se verhoor. Ek is bang. Waaroor presies? Dat hulle my van julle sal skei. Dat ek nie die meisie se behandeling sal kan voltooi nie. August het sy hand op die seun se skouer geplaas. Dit sal nie gebeur nie. Ek beloof. Hoe kan jy so seker wees? Omdat ek 'n plan het. August het gehuiwer en sy woorde versigtig gekies.
Rafal, ek moet jou 'n belangrike vraag vra. Het iets in Durban gebeur? In die skuilings waar jy gewoon het? Die seun het dadelik gespanne geraak. Wie het u vertel? Niemand. Maar ek antisipeer wat my broer teen ons kan probeer gebruik. Ek moet die waarheid weet om voor te berei. Rafal het lank stil gebly en die wateroppervlak bepeins. Uiteindelik het hy gesig. Daar was 'n seun daar, Matthias. Hy het verskriklike migraines gehad. Eendag het ek probeer om hom te help met my gawe. Maar dit was die eerste keer dat ek so iets ernstigs probeer het. Ek het nie regtig geweet wat ek doen nie. Wat het gebeur? Hy het 'n vreemde reaksie gehad. Soos 'n stuiptrekking. Dit het almal bang gemaak. Hy is hospitaal toegeneem. Rafal het gesluk. Hy het later herstel, maar niemand het geglo toe ek verduidelik wat ek probeer doen het nie. Hulle het gedink ek het iets gedoen om hom opsetlik seer te maak. En daarom het jy weggeloop. Ja. Hulle was bang vir my daarna. En ek was bang vir wat hulle met my sou doen. August het geknik en die inligting verwerk. Dit was presies die soort storie wat Rudy sou probeer verdraai. Dankie dat jy my vertrou het, sê hy uiteindelik. Dit verander niks aan wie jy is of die goeie wat jy hier doen nie. Rafal het na hom gekyk, dankbaarheid was duidelik in sy oë. Julle is die enigste familie wat ek nog gehad het. Ek wil dit nie verloor nie. Jy sal dit nie verloor nie, het August beloof. Môre sal Karina Marais kom om die meisie se behandeling te dokumenteer. En maandag sal ons Rudy met die hele waarheid konfronteer, syne en syne. Terwyl hulle aan sy terughuis toe gestap het, het August 'n hernieuwde vasberadenheid gevoel. Dit was nie net 'n korporatiewe stryd of 'n familiegeskil nie. Dit was 'n stryd om die moontlikheid van genesing en verlossing vir sy dogters, vir Rafal, vir sy verhouding met Bea en miskien selfs vir die medisyne as geheel. Die Sondag het met 'n belovende helderheid aangebreek na dae van bewolkte lig. Soos ooreengekom, het Karina Marais vroeg met haar filmspan aangekom, gereed om die behandeling en vordering van die drieling noukeurig te dokumenteer. Ons wil alles met absolute wetenskaplike strengheid vaslê, het die dokumentêrmaker verduidelik. Niks sensasioneel nie, net feite en verifieerbare resultate. Terwyl die kameras elke sessie, elke mediese toets, elke klein vordering opgeneem het, het August gevoel dat hulle nie net bewyse vir Maandag se verhoor ophou nie, maar ook 'n historiese rekord van iets werklik revolusionêr. In sy Sondagkantoor het Rudy Thuys se finale artikel vir goedkeuring ontvang voordat dit die volgende oggend gepubliseer is. Wonderseën of gevaar? Die donker verlede van die geneeser wat by die dogters van Parmatiek se hub woon. Die teks, vernuftig saamgestel, het baie geïnsinueer sonder om kategories iets te beweer wat maklik weerlê kon word. Dit het verbindings voorgestel tussen die voorval in Durban en moontlike risiko's vir die drieling. Dit het August se verstandigheid bevraagteken om op 'n ongereguleerde pseudowetenskaplike praktyke te vertrou. Dit het vermoedens oor Rafal se ware bedoelings gewek. Perfek, het Rudy goedgekeur. Dit sal enige geloofwaardigheid vernietig wat hulle in die verhoor probeer opbou. Wat hy nie geweet het nie, was dat sy eie wêreld op die punt was om in duie te stort. In die herehuis, terwyl die verfilming voortgegaan het, het Heinrich 'n verrassende aankondiging gemaak. Die laaste toetse van Isadora toon neurale aktiwiteit in voorheen onaktiewe gebiede, het hy verduidelik en die beelde aan Garina en haar span gewys. Dit is asof die senuweeverbindings regenereer, iets wat deur die huidige mediese literatuur as onmoontlik beskou word. En wat van die ander meisies, vra die dokumentêrmaker. Soortgelyke patrone, hoewel in minder gevorderde stadiums. Maar die traject is duidelik, daar is progressiewe herstel. August het alles dopgehou met 'n mengsel van vaderlike trots en strategiese tevredenheid. Die opgehoopte bewyse sou onweerlegbaar wees in Maandag se verhoor. Teen die einde van die dag, terwyl die filmspan met ure se gedokumenteerde materiaal vertrek het, het Bea August in die kantoor gevind, besig om dokumente vir die volgende dag te hersien. "Hoe voel jy?" vra sy en skink vir haarself 'n glasie wyn. "Voorbereid," antwoord hy. "En jy?" "Ek het nie verwag dat jy vir die verhoor sou bly nie." Bea het effens geglimlag. "Ek ook nie. Maar sommige dinge is belangriker as trots of ou gruwe. Soos ons dogters." "Ja. En miskien ons ook." August het haar verbaas aangekyk. Sedert die skeiding het Bea nooit enige aanduiding gegee dat daar 'n versoening kon wees nie.
"Bia, ek. Ons hoef nie nou daaroor te praat nie," het sy vriendelik onderbreek. "Ons het eers 'n stryd om te wen." Maandagoggend, terwyl die Meyer-familie hulle voorberei het vir die beslissende verhoor, is Tuis se artikel gepubliseer en het dit vinnig deur die media en sosiale netwerke versprei. August het reeds so iets verwag en almal opdrag gegee om daardie oggend niks op die internet te lees nie. Die fokus moes slegs op die strategie wees wat hulle noukeurig uitgewerk het. Die limousine wat almal na die hof sou neem, August, Bia, Rafal, Heinrich, Karina Marais met haar geredigeerde materiaal en die regspan, was gereed by die ingang van die herehuis. "Ons sal dit wen," sê August vir Rafal, wat senuweeagtig gelyk het in sy eerste pak, spesiaal vir die geleentheid gekoop. "Vertrou my." Die seun het geknik en moed bymekaar geskraap. In die afgelope 2 weke het sy lewe heeltemal verander, van 'n eensame straatseun tot 'n familielid, die middelpunt van 'n korporatiewe geskil en die draer van 'n gawe wat moderne wetenskap uitgedaag het. Dit was te veel om te verwerk, maar een ding het hy met sekerheid geweet: daardie mense het vir hom omgegee. En vir die eerste keer in 'n lang tyd het hy iets gehad om voor te veg. Terwyl hulle in die limousine geklim het, het August 'n boodskap van Karel Venter ontvang: "Ons is almal op pad na die verhoor. Die hele raad. Ons is by jou." Dit was die teken waarop hy gewag het. Die plan was in beweging. Riede het die netwerk van alliansies wat August oor die jare opgebou het, erg onderskat, en sou nou nie net sy broer nie, maar 'n hele koalisie verenig deur die groter goed in die gesig staar. Die limousine het na die hof vertrek en 'n nuutgevormde familie na hul grootste uitdaging tot dusver geneem, uitdaging wat nie net August se sake toekoms sou besluit nie, maar ook Rafal se lot en die moontlikheid van volledige herstel vir die drieling. Die Hooggeregshof in die middestad van Kaapstad, imposant met sy neoklassieke kolomme, het daardie maandagoggend gewemel van aktiwiteit. Joernaliste het by die ingang saamgedrom, gewaarsku oor die verhoor wat een van die magtigste sakemanne in die land sou betrek. Die Meyer se limousine het agter by 'n alternatiewe ingang geparkeer om die pers se aandag te vermy. August het eers uitgestap, Bea en toe Rafal gehelp, wie se uitdrukking 'n mengsel van senuweeagtigheid en vasberadenheid getoon het. Heinrich, Karina Marais en die regspan het die groep voltooi. "Onthou," sê August saggies, "bly kalm, maak nie saak wat gebeur nie. Laat die bewyse vir hulle self spreek." Binne die hofsaal was die kamer wat vir die verhoor aangewys is, reeds byna vol. Op die eerste ry het die direksie van Parmate gereserveerde sitplekke ingeneem, 'n simboliese gebaar van ondersteuning wat nie ongemerk verbygegaan het nie. Riede het reeds aan die ander kant gewag, vergesel deur sy prokureurs en Tuis, wat kwaadwillig geglimlag het toe hy Rafal sien inkom. Die joernalis het tevrede gelyk met die tumult wat sy artikel daardie oggend veroorsaak het. Regter Marie, 'n 60-jarige man bekend vir sy streng onpartydigheid, het die kamer binnegekom. Almal het opgestaan en die verhoor het begin. "Ons is hier om die interdik te oorweeg wat voorlopig gaan, meneer. Riede Meyer teen sy broer, meneer. August Meyer toegestaan is," het die regter begin. Die aanklag beweer onbehoorlike gebruik van korporatiewe hulpbronne, botsing van belange en bevraagteken die besluitnemingsvermoë van die huidige hub van Parmate. Die verdediging het die geleentheid om eers sy argumente voor te lê. Maurits, August se hoofprokureur, het met selfvertroue opgestaan. "Edelagbare, ons versoek aanvanklik die aanbieding van 'n kort dokumentêr wat die wetenskaplike legitimiteit van die betrokke behandeling bewys." Die regter het geknik en die ligte in die kamer is gedemp. In die volgende 15 minute het die hof gekyk na Karina Marais se noukeurige werk, beelde van die drieling voor en na die aanvang van die behandeling met Rafal, mediese getuienisse van Heinrich en ander geraadpleegde spesialiste, kliniese data wat met duidelikheid en objektiwiteit aangebied is. Die mees impakvolle beelde het Isadora gewys wat klein treetjies sonder ondersteuning gee, Iris wat haar bene bewustelik beweeg, en Isabella wat sensoriese herstel toon in gebiede wat voorheen heeltemal gevoelloos was. Toe die ligte aangeskakel is, het 'n gerug deur die kamer gegaan. Selfs Riede se prokureurs het geskok gelyk deur die visuele bewyse. "Soos u kan sien, het Maurits voortgegaan, staan ons nie voor kwaksalwery of pseudowetenskap nie, maar voor 'n buitengewone mediese verskynsel wat, hoewel nog nie heeltemal verstaan nie, onmiskenbare resultate toon." Dit ontken nie die botsing van belange nie, het Riede se prokureur ingegryp en opgestaan. Meneer August Meyer is van plan om die minderjarige aan te neem en om terselfdertyd in die korporatiewe struktuur van Parmatek te inkorporeer deur die voorgestelde instituut.
Juist daarom, het Maurits geantwoord, het ons 'n gedetailleerde plan met etiese en wettige waarborge ontwikkel wat aan die direksie voorgelê is. Die teenwoordigheid van die hele direksie hier vandag demonstreer die erns waarmee die saak behandel word. Regter Marie het sy bril reggeskuif. Ek wil van minder. August Meyer self hoor oor sy bedoelings. August het opgestaan en die geleentheid bedank. Edelagbare, ek het aanvanklik Rafael na my huis gebring met 'n spesifieke doel, die moontlikheid om my dogters te help. Wat ons sedertdien ontdek het, oorskry hierdie persoonlike motivering ver. Ons staan voor 'n potensiële mediese deurbraak wat duisende mense met soortgelyke neurologiese beserings kan bevoordeel. En wat van die aanneming? Ja, ek is van plan om hom wettig aan te neem. Rafael het 3 jaar op straat geleef, sonder familie of ondersteuning. Ons het 'n band ontwikkel wat verder gaan as die behandeling van my dogters. Hy verdien 'n huis en 'n familie, ongeag sy spesiale gawe. Die regter het gelyk asof hy hierdie woorde oorweeg. Ek wil nou die minderjarige hoor. Rafael is vorentoe geroep. Hy het klein en broos gelyk te midde van die formaliteit van die hof, maar daar was 'n waardigheid in sy houding wat almal beïndruk het. Rafael, het die regter vriendelik begin, kan jy my, in jou eie woorde, verduidelik hoe hierdie behandeling wat jy toepas, werk? Die seun het diep asemhaal. Ek kan mense se energie voel, waar dit geblokkeer of beskadig is. Met die meisies merk ek op waar die senuwees in die ruggraat ontkoppel is. Dan dra ek my eie energie oor om daardie paaie te help herkoppel. En hoe het jy geleer om dit te doen? Ek het dit nie geleer nie, meneer. Ek het dit altyd geweet. Van kleins af help ek mense met pyn, maar ek het nog nooit die kans gehad om so iets ernstigs te behandel nie. Die artikel wat vandag gepubliseer is, noem 'n voorval in Durban, waar 'n ander seun na u behandeling gehospitaliseer sou gewees het. Is dit waar? August se prokureurs het onrustig geraak, maar Rafael het met verrassende kalmte geantwoord. Ja, meneer. Dit was die eerste keer dat ek iemand met 'n hoofprobleem probeer help het, chroniese migraine. Ek het nie regtig geweet wat ek doen nie. Matthias het 'n sterk reaksie gehad, soos 'n klein stuiptrekking, en is hospitaal toegeneem. Maar hy het daarna herstel, die migraine het selfs verbeter. Net niemand het geglo dat ek probeer help het nie. Die seun se direkte eerlikheid het die regter duidelik beïndruk. En is u bang dat iets soortgelyks met minder August se dogters kan gebeur? Nee, meneer. Nou verstaan ek beter hoe om my gawe te gebruik. En Heinrich hou alles dop, monitor die vitale tekens, verseker dat alles veilig is. Na 'n paar addisionele vrae is Rafael ontslaan. Die regter het hom toe na Rudy Meyer gewend. Meneer Rudy, ek wil graag u motiverings vir hierdie regsgeding teen u eie broer hoor. Rudy het 'n uitdrukking van berekende kommer aangeneem. Edelagbare, my niggies is die belangrikste mense in my lewe. Na die tragiese ongeluk het ek my broer sien verval in 'n verstaanbare, maar kommerwekkende toestand van wanhoop. Toe hy 'n onbekende straatseun na sy huis bring en beweer dat hy wondergenesingskragte het, kon ek nie anders as om sy oordeel te bevraagteken nie. En wat van die voorgestelde instituut? As finansiële direkteur van Parmates het ek 'n fidusiëre verpligting om die maatskappy se belange te beskerm. Om aansienlike hulpbronne af te lei na 'n projek gebaseer op wetenskaplik onbewese verskynsel sou onverantwoordelik wees. August het sy broer dopgehou en sy vermoë bewonder om opreg bekommerd te lyk terwyl hy 'n plan uitvoer om hom te vernietig. Dit was tyd om die spel te verander. Maurits het toestemming gevra om addisionele bewyse aan te bied. Die regter het dit toegestaan en die prokureur het 'n verseelde leer aan sy edele oorhandig. Edelagbare, ons wil graag die resultate van 'n interne audit wat die afgelope 3 maande by Parmates uitgevoer is, voorlê. Die dokumente bewys ernstige onreëlmatighede in die finansiële bedrywighede onder minder Rudy Meyer se toesig. Rudy se gesig het dadelik kleur verloor. Dit is heeltemal irrelevant vir hierdie saak. Inteendeel, het die prokureur geantwoord, dit bevraagteken direk die geloofwaardigheid en die ware motiverings van die eiser. Die regter het die dokumente in stilte ondersoek, sy gesig het progressief ernstiger geword. Uiteindelik het hy sy oë opgeslaan. Meneer Rudy Meyer, hierdie dokumente dui op verduistering van hulpbronne, oorwaardeerde kontrakte en moontlike belastingontduiking in bedrywighede onder u direkte verantwoordelikheid. Is u hiervan bewus? Rudy het sy das reggeskuif, sigbaar ongemaklik.
Edelagbare, dit is duidelik 'n persoonlike aanval om die aandag van die ware tema van hierdie verhoor af te lei. Antwoord asseblief die vraag. Ek ontken kategories enige onreëlmatigheid. As daar teenstrydighede in die voorgelegde dokumente bestaan, moet dit behoorlik ondersoek word, nie as 'n regterlike manoeuvre gebruik word nie. August het die toneel dopgehou met 'n mengsel van hartseer en vasberadenheid. Hy het nooit sy broer openlik wou blootstel nie, maar Rudy het hom geen keuse gelaat deur Rafal se toekoms en sy dogter se herstel in gevaar te stel nie. Die regter het kortliks sy aantekeninge geraadpleeg voordat hy voortgegaan het. Ek het genoeg bewyse om 'n besluit te neem. Eerstens herroep ek die interdik wat voorlopig aan Mr. Rudy Meyer toegestaan is. Die voorgelegde bewyse toon aan dat die betrokke behandeling, hoewel onkonvensioneel, met toepaslike mediese toesig uitgevoer word en meetbare resultate toon. 'n Kollektiewe sig van verligting het uit August se groep ontsnap. Wat die voorgestelde Instituut vir Regeneratiewe Medisyne betref, het die regter voortgegaan, sien ek geen wettige belemmering vir die stigting daarvan nie, mits die etiese en wettige waarborge wat in die plan aan die direksie voorgelê is, geïmplementeer word. August het Rafal se hand 'n skreet gedruk, wat met trane in sy oë geglimlag het. Daarbenewens het die regter se stem strenger geword, beveel ek die stuur van die oude dokumente aan die openbare aanklaer vir toepaslike ondersoek. Mr. Rudy Meyer, u sal in 'n aparte proses vir hierdie aanklagte kan antwoord. Rudy het woedend opgestaan. Dit is absurd en sameswering georkestreer deur my broer. Beheer uself, Mr. Rudy het die regter gewaarsku. U gedrag in hierdie verhoor sal in toekomstige prosesse oorweeg word. Terwyl die hof ontbind het, het Rudy vinnig deur die kamer na August gestap en sy prokureur se pleidooie om te vertrek geïgnoreer. Jy het dit die hele tyd beplan, het hy saggies beskuldig, bewende van woede. Jy het van die audit geweet en tot nou gewag om my bloot te stel. August het sy broer se blik met 'n hartseer kalmte volgehou. Nee, Rudy. Ek het eers onlangs van die audit geweet. En ek sou 1000 keer verkies het om dit privaat, as familie, op te los. Dit was jy wat gekies het om dit in 'n openbare oorlog te omskep. Jy het my vernietig. Jy het jouself vernietig. En jy het ons niggies, onskuldig, in jou persoonlike wraak ingesleep. Bia het nader gekom en haarself beskermend langs Rafal geplaas. Dis verby, Rudy. Jy het verloor. Gaan nou weg voordat jy jou situasie nog erger maak. Vir 'n oomblik het dit gelyk asof Rudy hulle sou aanval. Maar toe hy die hofsekuriteit sien naderkom, het hy net 'n laaste blik vol haat gewerp voordat hy vertrek het. Buite die hof, ver van die pers se oë, het August uiteindelik die sig laat ontsnap wat hy ingehou het. Die spanning van die afgelope weke het stadig verdwyn, vervang deur 'n diep, maar tevrede moegheid. Ons het dit reg gekry, sê hy vir Rafal, wat nog gelyk het asof hy alles wat gebeur het, verwerk het. Wat gebeur nou, vra die seun. Nou, het August geglimlag, gaan ons voort met die werk wat ons begin het. Die meisie se behandeling, die stigting van die instituut, en jou aanneming, as jy nog wil. Rafal se oë het geblink. Natuurlik wil ek. Bia, wat die gesprek gehoor het, het nader gekom. Miskien kan ons die besonderhede van daardie aanneming rustig bespreek. Ek het ook 'n paar idees. August het haar verbaas aangekyk. Wil jy aan die proses deelneem? As ons familie gaan herbou, wil ek deel daarvan wees. Heeltemal. Daar was iets niets in die blik wat die ex-gades uitgeruil het, nie net die gedwonge wapenstilstand wat deur die krisis veroorsaak is nie, maar 'n opregte moontlikheid van versoening. Terug in die herehuis het hulle die drieling gevind wat angstig op nuus gewag het. Tannie Kosie kon hulle skaars die oggend besig hou. En toe? Wat het gebeur? Isadora was die eerste wat gevra het toe sy hulle sien inkom. Ons het gewen, antwoord Rafal eenvoudig, en is dadelik deur die drie omring vir 'n kollektiewe omhelsing. Beteken dit dat jy vir altyd sal bly, vra Iris. Dit beteken hy sal amptelik deel van die familie word, het August verduidelik. En dat ons 'n spesiale plek sal skep waar Rafal ander kinders soos julle kan help. Die meisies het gejuig en selfs Tannie Kosie het haarself 'n paar diskrete trane van vreugde toegelaat. Der Heinrich, wat die toneel met 'n glimlag dopgehou het, het August genader. Die Parmatek direksie vergader in die sitkamer. Hulle wil met jou praat. August het geknik en homself geestelik voorberei vir nog 'n moeilike gesprek.
Ten spyte van die regterlike oorwinning, was daar nog baie losdrade om vas te knoop. In die kamer het hy Karel Venter en 5 ander raadslede gevind. Hul uitdrukkings was plegtig, maar nie vyandig nie. Augustus het Karel begin, die raad het 'n noodstemming gehou na die verhoor. Ons het eenparig besluit om die stigting van die Instituut vir Regeneratiewe Medisyne goed te keur, presies soos jy voorgestel het. Dankie Karel. Dit beteken baie. Daar is meer, het die raadsvoorsitter voortgegaan. Ons het ook gestem vir die onmiddellike verwydering van Rudy uit die finansiële direksie, hangende 'n volledige ondersoek na die onreëlmatighede wat in die audit uitgewys is. Augustus het 'n gewig op sy bors gevoel. Ten spyte van alles was Rudy nog steeds sy broer. Was dit nodig? Absoluut. Die omvang van die probleme is groter as wat ons aanvanklik gedink het. Oorwaardeerde kontrakte, verduistering na spookmaatskappye, manipulasie van finansiële verslae. Jou broer het nie net jou nie, maar die hele maatskappy verraai. Ek verstaan. En wat van die opvolging in die finansiële direksie? Die raad stel Bea voor. Wat? Augustus kon nie meer verbaas wees nie. Sy het 'n BA in finansies van Columbia, ervaring in die bestuur van haar eie modehandelsmerk en ken die Parmatisch kultuur intiem. Karel het effens geglimlag. Boonop lyk die dinamika tussen julle aansienlik verbeter. Augustus kon nie anders as om te glimlag nie. Ek sal dit met haar bespreek. Na die vertrek van die raadslede het Augustus Bea in die tuin gevind, besig om die drieling te dophou wat met Rafal speel. Dit was 'n toneel wat, net 3 weke tevore onmoontlik sou gelyk het. Sy dogters, voorheen aan rolstoele geketting, het nou met sorg, maar met toenemende selfvertroue beweeg. Die raad wil jou as finansiële direkteur hê, sê hy sonder om doekies om te draai. Bea het omgedraai, opreg verbaas. Ek. Hoekom? Omdat jy gekwalifiseer is. En omdat dit 'n gladder oorgang sou wees as om iemand van buite in te bring, gegeewe die skandaal wat onvermydelik sal ontstaan wanneer Rudy se onreëlmatighede openbaar word. En jy? Wat dink jy van die idee? Augustus het gehuiwer. 3 weke gelede sou ek waarskynlik daarteen gewees het. Maar nou. Hy het na die kinders gekyk wat speel, na die herehuis wat weer soos 'n huis gelyk het, na die vrou wat hy eens so liefgehad het. Nou dink ek dit kan werk. Professioneel en persoonlik. Bea het ook na die kinders gekyk, haar gesig het versag. Toe ek Isadora daar die eerste treetjies sien gee het, was dit soos om wakker te word uit 'n 2 jare nagmerrie. Ek het besef hoe afwesig ek was, hoeveel ek verloor het deur nie die werklikheid te kon trotseer nie. Ons almal hanteer trauma op verskillende maniere, Bea. Ja, maar sommige is lafhartiger as ander. Sy het gesig. Jy het gebly. Jy het alles alleen verduur terwyl ek gevlug het. En nou het jy teruggekom, Augustus het saggies haar hand vasgehou. Dit is wat saak maak. Vir 'n oomblik het hulle in stilte gebly en Rafal dopgehou wat Isadora help balanseer in 'n oefening wat soos 'n speletjie gelyk het, maar haar ondersteuningsvermoë versterk het. Hy is regtig buitengewoon, is hy nie, het Bea opgemerk. In elke opsig. Soms wonder ek wie in hierdie storie gered het. Bea se antwoord is onderbreek deur die geluid van haar selfoon. Dit was haar assistent in Londen met dringende vrae oor haar verhuising terug na Suid-Afrika, 'n besluit wat sy daardie oggend nog in die hof geneem het. Terwyl sy weggestap het om die oproep te beantwoord, het Augustus die kinders genader. Rafal, wat sy teenwoordigheid opgemerk het hom tegemoet gekom. Heinrich het gesê die meisies vorder vinniger as wat verwag is, het die seun gesê, duidelik trots. Danksy jou? En terloops, hoe voel jy? Hierdie sessies verg baie van jou. Ek is okay. Ek moet net behoorlik tussenin rus. Rafal het gehuiwer. Augustus, mag ek 'n vraag vra? Sekerlik. Wat sal nou met die broer gebeur? Die vraag het Augustus verras. Met alles wat gebeur het hy nie verwag dat Rafal vir Rudy sou omgee nie. Hy sal die wettige gevolge van sy optrede in die gesig staar. Waarskynlik 'n pleitooreenkoms met die openbare aanklaer, volle terugbetaling van die verduisterde bedrag, miskien selfs 'n tydperk van huisarrest. Dink u dat julle eendag sal versoen? Die vraag was te diep vir 'n eenvoudige antwoord, veral van iemand so jonk. Ek weet nie, Rafal. Sommige wonde is moeilik om te genees. Ek kan help, het die seun eenvoudig aangebied.
Nie net met fisiese wonde nie, maar ook hier. Hy het na sy eie bors gewys en sy hart aangedui. August het geglimlag geraak deur die opregte aanbod. Miskien eendag. Vir nou, kom ons fokus op die meisie se herstel en die bou van die instituut. Daardie aand, terwyl die drieling uitgeput geslaap het na 'n dag van vordering en speel, het August, Bea en Rafal in die biblioteek bymekaar gekom om die volgende stappe te bespreek. Die instituut sal oor ongeveer 'n maand in werking tree, het August verduidelik. Ons het reeds die ruimte en gebou wat aan Parmatesh in Bellville behoort, naby die Vennoothospitaal. En wat van die ander kinders, vra Rafal. Hoe gaan ons hulle kies? Bea het geglimlag vir ons, die seun het homself reeds heeltemal geïntegreer in die projek gesien. Aanvanklik sal ons fokus op gevalle soortgelyk aan die van die meisies, rugmurgbeserings by kinders, het sy geantwoord. Der Heinrich is reeds besig om kollegas in vennoothospitale te kontak om kandidate te identifiseer. Ons sal versigtig moet wees, het August oorweeg. Ons wil nie valse hoop skep nie, maar ons kan ook nie hierdie geleentheid ontken aan diegene wat dit nodig het nie. Rafal het geknik en die delikaatheid van die situasie verstaan. Ek sal meer moet leer, anatomie studeer, beter verstaan hoe senuwees werk. Ek het reeds privaat onderwysers vir jou gereël, het August ingelig. Nie net vir die gewone vakke nie, maar ook gespesialiseerde tutors in neuroanatomie, fisiologie, energiemedisyne. Die seun se oë het geblink met die vooruitsig om formeel te leer oor wat hy tot dusver net intuïtief gedoen het. En wat van die aanneming, vra hy, angs was duidelik in sy stem. Bea en August het 'n betekenisvolle blik uitgeruil. Ons het vandag daaroor gepraat, het Bea vriendelik begin. En ons het besluit dat, as jy saamstem, ons die aanneming gesamentlik sal doen. Rafal het geknip verward. Hoe so? Bea kom terug Kaapstad toe, het August verduidelik. Sy gaan die finansiële direksie van Parmatek aanvaar en ons oorweeg dit om ons verhouding te hervat. Gaan julle weer bymekaar wees, die seun kon sy verrassing en vreugde nie verberg nie. Ons gaan probeer, antwoord Bea. 'n Stap op 'n slag. Baie het onlangs in ons lewens verander, en ons het almal tyd nodig om aan te pas. So julle twee sal my aanneemhouers wees. Ja, het August bevestig. As jy wil. Rafal het vir 'n oomblik stil gebly en die omvang van daardie verandering geabsorbeer. Van 'n weeskind op straat tot die kind van een van die invloedrykste families in die land, in minder as 'n maand. Ek wil, sê hy uiteindelik, sy stem gebroke van emosie. Meer as enigiets anders. Daardie aand het die begin van 'n nuwe hoofstuk vir almal gemerk. Terwyl die Meyer se herehuis stil geword het onder die Kaapstadse nag, het sy inwoners geslaap met 'n gevoel wat hulle lanklaas ervaar het, hoop. Hoop op herstel, op herbou, op nuwe beginne. In die drieling se kamer het die drie meisies rustig geslaap, hul liggame het stadig op die wonderbaarlike behandeling gereageer. In die gastekamer, nou permanent as syne aangewys, het Rafal van die toekoms gedroom, 'n toekoms waar sy gawe nie net sy nuwe familie nie, maar baie ander kinders sou help. En in die hoofslaapkamer het August en Bea tot laat gepraat, mekaar herontdek, en 'n lewe beplan wat, net weke tevore, onmoontlik gelyk het om voor te stel. Die reis wat met 'n onwaarskynlike ontmoeting by 'n verkeerslig begin het nou iets veel groter geword, 'n mediese revolusie, 'n herboude familie, en die bevestiging dat, soms, wonderwerke in die mees onverwagte vorms verskyn. 3 maande het verloop sedert die verhoor wat die lot van die Meyer-familie verander het. Die Kaapstadse herfs het die bome met goue en rooierige skakerings geverf, terwyl 'n nuwe werklikheid vir almal wat by daardie buitengewone reis betrokke was, gekonsolideer is. Die Parmatesh Instituut vir Regeneratiewe Medisyne is 'n maand tevore amptelik geopen, tydens 'n seremonie wat internasionale aandag getrek het. Bekende wetenskaplikes, navorsers van gesogte universiteite, dokters wat in neurologiese beserings spesialiseer, almal wou getuig van wat die grootste deurbraak in regeneratiewe medisyne van die eeu genoem is. Daardie woensdagmiddag het Rafal deur die instituut se venster die beweging van mense wat die moderne glas- en staalgebou binne en buite gaan, dopgehou. Op 12-jarige ouderdom, nou amptelik Rafal Meyer, het hy hom steeds verwonder aan die transformasie van sy lewe. Waaraan dink jy, vader? Heinrich en kom nader met 'n klembord vol resultate. Hoe vinnig alles verander het, antwoord die seun en draai om die dokter te kyk wat sy mentor geword het. 4 maande gelede het ek op Adderleystraat gebedel. Der Heinrich het geglimlag. En nou revolusioneer jy wêreldneurologie.
Ek het pas Lourens se nuutste ondersoeke ontvang. Die neurale regenerasie vorder presies soos ons voorspel het. Lourens was 'n 10-jarige seun, die 5de pasiënt wat in die instituut behandel is. Soos die drieling het hy 'n regmergbesering in 'n ongeluk opgedoen en vir 3 jaar verlam gebly. Na 2 weke se sessies met Rafal het hy reeds tekens van sensoriese en motoriese herstel getoon. Dis goed, Rafal het geglimlag, opreg bly. En daardie navorser van Harvard kon sy die prosedure repliseer. Gedeeltelik, antwoord Heinrich. Derchen kon cellulêre regenerasie in rotte stimuleer met behulp van die protokol wat ons ontwikkel het op grond van jou behandelings. Dit is nie so effektief soos wat jy direk doen nie, maar dit is 'n belovende begin. Die protokol waarna hy verwys het, was 'n poging om in wetenskaplike taal te vertaal wat Rafal intuïtief gedoen het. 'n Kombinasie van laafrekwensie elektriese stimulasie, gerigte stamselterapie en 'n spesifieke magnetiese veld wat op een of ander manier die energieoordrag wat deur die seun uitgevoer is, nageboots het. Rafal het tevrede geknik. Van die begin af het hy verstaan dat sy gawe, hoe buitengewoon dit ook al was, praktiese beperkings gehad het. Hy was net een persoon, hy kon nie almal behandel wat hulp nodig gehad het nie. Die ware revolusie sou kom wanneer die wetenskap sy metode kon repliseer en skaal. Tyd om te gaan, het Heinrich hom herinner. Jou familie wag in die herehuis vir die viering. Die viering waarna hy verwys het, was tweeledig, die instituut se 3 maande en, nog belangriker, die simboliese herdenking van die herboude familie. Op daardie dag, presies 3 maande tevore, het August, Bea, die drieling en Rafal amptelike familie geword, met die ondertekening van die aannemingspapiere. In die Meyer se herehuis was die voorbereidings vir die partytjie in volle gang. Tannie Kosie het 'n span personeel toesig gehou en verseker dat alles perfek was. Die drieling, opgewonde, het gehelp om die tuin met kleurvolle lanterns te versier. Die mees buitengewone was egter om hulle met toenemende gemak te sien beweeg. Isadora, die een wat die vinnigste op die behandeling gereageer het, het reeds sonder ondersteuning geloop, hoewel nog met 'n mate van styfheid. Iris kon vir lang tye staan en verskeie tree met minimale ondersteuning gee. Isabella, altyd die broodste van die 3, het nog krikke nodig gehad, maar het elke week konstante vordering getoon. Wees versigtig met daardie trap, Isadora het Bel gewaarsku toe sy haar dogter 'n paar trappies sien klim om 'n lantern op te hang. Ek is okay, ma, antwoord die meisie met 'n selfversekerde glimlag. Bea kon ook nie anders as om te glimlag nie. Sy het haar steeds verwonder daaraan om haar dogters take te sien verrig wat, net 4 maande tevore, onmoontlik gelyk het. Die skuld wat sy gedra het omdat sy die familie in die moeilikste tyd verlaat het, het nog bestaan, maar het geleidelik afgeneem, vervang deur die vasberadenheid om teenwoordig te wees by elke stap, letterlik en figuurlik, van die meisie se herstel. August het van Parmatich af aangekom, waar hy 'n vergadering gehad het met internasionale beleggers wat belangstel om die instituut na ander lande uit te brei. Hoe was dit, vra Bea en ontvang hom met 'n kort soen. Beter as wat ons verwag het. Die Japanese wil 'n eenheid in Tokio finansier en die Duitsers stel belang in Berlyn. Hy het sy dogters dopgehou wat aan die versierings gewerk het. Waar is Rafal? Nog in die instituut met Heinrich. Hulle behoort binnekort te arriveer. August het geknik en sy foon geneem om boodskappe na te gaan. Een daarvan het sy aandag getrek, dit was van Karel Venter. Nuus van Rudy, vra Bea en merk sy uitdrukking verandering op. Ja. Die pleitooreenkoms is aanvaar. Hy het ander bestuurders in die sektor in 'n groter korrupsieskema betrek. Bea het gesig. En wat van die straf? Huisarrest vir 2 jaar, volle terugbetaling van die verduisterde bedrag en 'n permanente verbod om direkteursposte in openbare maatskappye te beklee. August het die foon weggesit, nadenkend. Dit kon baie erger gewees het. Dink jy nog daaraan om hom te besoek? Uiteindelik. Wanneer die wonde minder oop is. Die gesprek is onderbreek deur die aankoms van Rafal en Heinrich. Die drieling het dadelik hul aangenome broer omring en hom met vrae oor Lourens, die nuwe pasiënt waaroor hy so baie gepraat het, gebombardeer. Rafal se transformasie in die afgelope maande was net so indrukwekkend soos die van die meisies. Die skraal en agterdogtige straatseun het plek gemaak vir 'n gesonde, selfversekerde en buitengewoon volwasse pretiener. Sy akademiese vaardighede, ontwikkel met privaat onderwysers, het uitsonderlik geblyk, veral in biologie en fisika, areas wat verband hou met sy gawe.
Laurens kon vandag sy twinkies beweeg, het hy opgewonde vir sy susters vertel. Net soos julle aan die begin. Terwyl die kinders gesels het die volwassenes op die stoep bymekaar gekom vir 'n oomblik van refleksie. As iemand my 4 maande gelede gesê het dat ons almal hier sou wees, soos dit he. Bea het die sin onvoltooid gelaat en na haar man gekyk, ja, weer man, na 'n diskrete versoeningsseremonie wat 'n maand tevore gehou is. Die heelal het vreemde maniere om te werk, het Heinrich opgemerk. As dokter was ek altyd skepties oor wel, alles wat nie deur die wetenskap verklaar kon word nie. Nou sien ek dat daar baie meer tussen hemel en aarde is as wat ons ydelle filosofie droom. Die mees verrassende vir my, het August gesê, was nie die fisiese wonderwerke nie, maar die emosionele in familie wat deur tragedie versplinter is, herbou deur die onwaarskynlike. Die dokter het geknik en sy glas in 'n stil toast gelig. Die middag het na aand gevorder en die partytjie het amptelik begin met die aankoms van die gaste, lede van die Parmatek-direksie, navorsers van die instituut, families van pasiënte wat voordeel getrek het uit Rafal se behandeling, en Garina Marais wat voortgegaan het om die buitengewone reis vir 'n vollengte film te dokumenteer. In die middel van die tuin, verlig deur honderde lanterns, het August almal se aandag gevra vir 'n kort toespraak. Presies 100 dae gelede, het hy begin, het ons familie 'n tweespalt in die gesig gestaar. Ons kon soog voor die kragte wat ons probeer skei het, of sterker, meer verenig, na vore kom ons het die moeiliker pad gekies, die van waarheid, genesing, herbou. Hy het stilgehou en die aandagtige gesigte rondom hom dopgehou. Die Instituut vir Regeneratiewe Medisyne is nie net 'n navorsings- of behandelingsentrum nie. Dit is 'n simbool van wat moontlik is wanneer ons wetenskap en deernis, tegnologie en menslikheid verenig. In net 3 maande het ons reeds 12 kinders met neurologiese beserings wat as onomkeerbaar beskou is, behandel. Almal toon tekens van herstel. Opgewonde applous het sy woorde kortliks onderbreek. Maar die ware wonderwerk, het hy voortgegaan, sy stem gebroke van emosie, is hier. Hy het gewys dat Rafal en die drieling nader moes kom. Die 3 meisies het na hom toe geloop, Isadora met vaste tree, Iris wat effens op Rafal gesteun het, Isabella met haar krikke. Net 'n paar maande gelede is ons vertel dat hierdie kinders nooit weer sou loop nie. Vandag loop hulle nie net nie, maar hardloop hulle na die toekoms. Die trane het vrylik oor Bea se gesig gestroom, wat by haar man en kinders aangesluit het. Die beeld van daardie familie, eens deur tragedie versplinter en nou in viering herenig, het almal teenwoordig geroer. En alles het begin, het August afgesluit, met 'n onwaarskynlike ontmoeting by 'n verkeerslig, en 'n dapper voorstel van 'n buitengewone seun, as u my aanneem, sal ek die dogters genees. Die partytjie het tot diep in die nag voortgegaan, met musiek, dans, ja, dans, met die drieling wat op hul eie manier deelgeneem het, en baie stories wat gedeel is. In 'n oomblik van pouse het Rafal 'n bietjie van die gewoel weggestap en sy nuwe familie van ver af dopgehou. Farina, die dokumentêrmaker, het diskreet nader gekom. Mag ek 'n laaste vraag vir die dokumentêr vra sy? Sekerlik, antwoord Rafal. Hoe weet jy geweet? Op die eerste dag, toe jy August by die verkeerslig genader het. Hoe weet jy van die meisies geweet, van die ongeluk, van alles? Rafal het enigmaties geglimlag. Onthou jy toe ek gesê het ek kan mense se energie voel, waar dit geblokkeer of seer is? Ja. Daardie dag, by die verkeerslig, het ek nie net August se energie gevoel nie. Ek het 'n verbinding gevoel wat reeds bestaan het, maar wat ek nie verstaan het nie. Watter soort verbinding? Die seun het gehuiwer en sy woorde versigtig gekies. Toe ek baie klein was, voordat ek na die skuiling gegaan het, het ek 'n vae herinnering, soos 'n droom, 'n vrou wat my vashou en 'n wiegeliedjie sing. Sy het dieselfde oë as die meisies gehad. Garina het haar oë oopgemaak en die implikasie verstaan. Sê jy dat? Ek is nie seker nie, het Rafal onderbreek. Dit is net fragmentariese herinneringe. Maar toe ek August daardie dag sien, het iets in hom herken. Asof ons bestem was om mekaar te ontmoet. Het jy dit vir hulle vertel? Nog nie. Miskien eendag. Vir nou is ek bly dat ek my plek gevind het, ongeag hoe dit gebeur het. Die gesprek is onderbreek deur Isadora, wat hardloop, ja, hardloop, hoewel nog met 'n mate van styfheid, om haar broer te roep om aan 'n speletjie deel te neem. Op die geïmproviseerde dansvloer het die drieling, Rafal en ander kinders in verskillende stadiums van herstel beweeg op die maat van die musiek. Vir enige buitestander sou dit net 'n groep kinders wees wat pret het. Vir diegene wat hul stories geken het,
was dit niks minder as 'n wonderwerk in beweging nie. August en Bea het die toneel hand aan hand dopgehou, hul harte het oorstroom van dankbaarheid. Weet jy wat die mees buitengewone is, het sy opgemerk. Dit is nie net Rafal se gawe wat ons dogters genees het nie. Dit is die liefde. Die liefde wat altyd tussen ons bestaan het, selfs toe ons geskei was. Die liefde wat ons in staat gestel het om iets te herbou wat onherstelbaar gebreek gelyk het. August het saggies sy vrou se voorkop gesoen. Soos ek in my toespraak gesê het, het ons die moeiliker pad gekies. Die van waarheid, genesing, herbou. En hier is ons. Hier is ons, het Bel herhaal en haar 4 kinders dopgehou wat onder die sterre dans, hul liggame en siele ewe besig om te genees. En terwyl die musiek die Kaapstadse naglig gevul het, het die Meyer familie nie net die 100 dae van 'n buitengewone reis gevier nie, maar die begin van 'n toekoms wat, net 4 maande tevore, niemand van hulle sou durf voorstel nie. 'n Toekoms waar die onmoontlike moontlik geword het, waar die wetenskap die wonderwerk gevind het, waar 'n versplinterde familie die pad terug huis toe gevind het, deur die hande van 'n seun wat soos 'n engel by die verkeerslig verskyn het, gelei deur kragte wat hulle miskien nooit heeltemal sou verstaan nie. Einde van die verhaal. Liewe luisteraars, ons hoop dat die verhaal van Rafal en die Meyer familie julle harte geraak het. Om hierdie emosionele reis voort te sit, het ons 'n spesiale snitlys voorberei met ewe boeiende verhale oor nuwe beginne en transformasies. Vind dit hier deur aan u linkerkant te klik. As u van hierdie verhaal van hoop en hernuwing gehou het, moet asseblief nie vergeet om op ons kanaal in te teken en die video 'n like te gee nie. Ons bring elke dag unieke verhale wat die kompleksiteit van die lewe en die krag van liefde en geloof ondersoek. Moenie ons volgende inhoud misloop nie. Ons wag vir u in die kommentaar waar u eie verhale van oorwinning en wonderwerke kan deel.